In 'n afgeleë herehuis het 'n miljoener vasgevang geleef in pyn en die hoop om sy verlamde dogter te sien reageer na jare se stilte. Alles het verander toe 'n eenvoudige huishoudster met haar arm seentjie opdaag, nuuskierige seentjie wat die meisie verder as die rolstoel sien. Tussen lag, val en klein wonderwerke, het sy haar eerste woord uitgespreek, en die onmoontlike het voor almal begin gebeur. Toe het die seun haar hand vasgehou en gesê, "Nou gaan jy loop, suster," en wat daarna gebeur het die wêreld sprakeloos gelaat. Die sonstrale van die oggend het deur die enorme vensters van die Van Zyl landgoed gestroom, wat die Italiaanse marmervloer en die duur meubels verlig het, maar dit kon nie Gustav van Zyl se hart verred nie. Op 45-jarige ouderdom het die sakeman, wat eens een van Suid-Afrika se grootste farmaseutiese konglomerate bestuur het, nou in 'n wêreld van stilte geleef, afgesonder op sy 15.000 vierkante meter eiendom in Constantia, 'n welgestelde woonbuurt in Kaapstad. Terwyl hy deur die gange geloop het wat meer soos die van 'n luukse kliniek gelyk het, het Gustav sy das uit gewoonte reggetrek. Alhoewel hy nie meer formeel gewerk het nie, het hy die ritueel gehandhaaf om elke dag onberispelik aan te trek. Dit was een van die min dinge wat hom nog met sy vorige lewe verbind het. Hy het voor 'n wit deur met 'n klein glasvenster gestop. Hy het diep asem gehaal voordat hy ingegaan het, soos hy altyd gedoen het. Die kamer van Helena, sy 10-jarige dogter, was anders as enige ander kinderkamer. In plaas van speelgoed wat rondgestrooi was en kleurvolle mure, was daar hartmonitors, respirators, infusiepompe en 'n mediese span wat in skofte gewerk het. "Goeiemôre, prinses," het hy gesê, terwyl hy nader aan die spesiale bed gekom het waar Helena gelê het, roerloos soos sy nog altyd was sedert sy gebore is. Haar blou oë, geërf van haar ma, het uitdrukkingsloos na die plafon gestaar. 'n Skaars en komplekse neurologiese toestand het haar gevange gehou in haar eie liggaam, sonder motoriese beheer, sonder spraak, slegs met basiese autonome asemhalings en hartklopfunksies. Marcus de Klerk, hoofneuroloog van die span, het die kamer binnegekom met 'n tablet in sy hande. Hy was 'n lang, skraal man met dienraambril en grys hare. Hy het direk van die Universiteit van Kaapstad gekom om deel te wees van die private span wat vir Helena gesorg het. "Meneer van Zyl, die resultate van die laaste toetse het aangekom," het hy met 'n neutrale stem gesê, daardie stem wat dokters gebruik wanneer hulle nie goeie nuus het nie. Ongelukkig was daar geen beduidende veranderinge in breinaktiwiteit na die nuwe behandeling nie. Gustav het sonder verrassing geknik. Dit was al jare dat hy soortgelyke nuus ontvang het. Sedert Helena se geboorte het hy sy fortuin omskep in 'n onvermoeide soeke na 'n kuur, 'n behandeling, enigiets wat sy dogter 'n kans op 'n normale lewe kon gee. En die Amerikaanse spesialis het hy gevra, die hoop wat hardnekkig bly oorleef het ten spyte van alles. Hy arriveer volgende week. Maar meneer van Zyl, die dokter, het gehuiwer, "Ons moet verwagtinge bestuur. Neuroplastisiteit het grense, selfs met die mees gevorderde tegnieke." Gustav het die dokter met 'n gebaar weggewys. Hy wou nie van grense of onmoontlikhede hoor nie. Nie na alles wat hy opgeoffer het nie. Na die dood van Beatrice, sy vrou, tydens die ingewikkelde bevalling wat Helena na die wêreld gebring het hy sy farmaseutiese ryk verkoop om elke sekonde en elke sent aan sy dogter te wy. Die herehuis wat hy gekoop het om saam met Beatrice te woon en 'n gelukkige gesin te bou, het 'n private mediese sentrum geword. Die grondvloer het ingevoerde rehabilitasie-toerusting, laboratoriums vir vinnige analises en terapiekamers gehuisves. Die eerste verdieping het 'n meer residensiële voorkoms behou, alhoewel die kamers van die gehuurde spesialiste 'n hele vleuel beset het. "Meneer Gustav, verskoon my." Die stem van mevrou Karen, die huishoudster wat hom jare lank vergesel het sy gedagtes onderbreek. "Die nuwe werknemer wat u goedgekeur het, is hier." Hy het heeltemal vergeet. Na die skielike vertrek van die vorige bediende, het mevrou Karen voorgestel om iemand van die Oos-Kaap aan te stel, soos sy self. "Hardwerkende en betroubare mense," het sy verseker. "Sy kan ingaan," het hy sonder veel belangstelling geantwoord, terwyl hy voortgegaan het om Helena se hare te streel. Oomblikke later het 'n vrou van ongeveer 35 jaar die kamer binnegekom. Sy was skraal van gemiddelde lengte, met donker vel en swart hare wat in 'n eenvoudige bolla vasgebind was. Sy het 'n eenvoudige blouse en 'n knielingte romp gedra, beskeie maar skoon en netjiese klere. "Goeiemôre, meneer. Ek is Luise Du Plessis," het sy haarself voorgestel met 'n duidelik Oos-Kaapse aksent. Haar donker oë was egter die opvallendste, dit het 'n rustige en vasberade krag oorgedra.
Mevrou Karen moes reeds die take verduidelik het Gustav formeel gesê. Hierdie huis funksioneer anders as ander. Ons het streng higiëneprotokolle en spesifieke tye vir elke aktiwiteit. Ja, meneer, sy het alles mooi vir my verduidelik, het Luise geantwoord, en toe het haar blik op Helena geval. In plaas van die uitdrukking van jammerte wat Gustav gewoond was om op die gesigte van mense te sien wat sy dogter vir die eerste keer ontmoet het Luise se gesig met 'n opregte glimlag opgehelder. Wat 'n pragtige meisie, het sy gesê terwyl sy 'n bietjie nader beweeg het. Sy het haar pa se oë. Gustav was verras deur die opmerking. Almal het altyd gesê Helena het Beatrice se oë, maar eintlik was die kleur meer soos syne. Dankie, het hy eenvoudig geantwoord. Mevrou Karen sal u verblyf wys en die roetine in detail verduidelik. Meneer Gustav het Luise gehuiwer voordat sy voortgegaan het. Ek het 'n 8-jarige seun, Reino. In die onderhoud met mevrou Karen het sy gesê dit sal geen probleem wees vir hom om ook hier te woon nie, aangesien daar plek is. Kan ek dit met u bevestig? Gustav het sy wenkbroue gefrons. 'n Kind in die herhuis sou geraas, wanorde potensiële kieme beteken, alles wat Helena se beheerde omgewing nie kon hê nie. Mevrou Karen het my nie daaroor geraadpleeg nie, het hy koud geantwoord. Luise se gesig het 'n bietjie van sy glans verloor, maar sy het haar houding behou. Ek verstaan. Maar ek kan u verseker dat my seun rustig en gehoorsaam is. Hy is voltyds op skool en sal nie pla nie. As dit nie moontlik is nie, sal ek ongelukkig nie die werk kan aanvaar nie, want ek het niemand om hom by te los nie. Iets in die waardigheid van daardie vrou, wat duidelik die werk nodig gehad het, maar nie sou opgee om haar seun te verlaat nie, het Gustav geraak. Hy het skielik onthou dat Beatrice gesê het die huis sou eendag vol kinders wees. Hy kan bly, het hy uiteindelik gesê. Maar hy sal streng reëls moet volg. Dit is nie 'n gewone huis nie. Luise se glimlag het teruggekeer en haar oë verlig. Dankie, meneer. U sal dit nie spyt wees nie. Reino is 'n goeie seun. Na Luise se vertrek het Gustav se aandag weer op Helena gefestig. Ons het 'n nuwe werknemer, Prinses. En dit lyk asof ons 'n kind in die huis sal hê. Ek hoop dit is nie 'n fout nie. Die volgende dag was Gustav in sy kantoor besig om mediese verslae te hersien toe hy iets ongewoons gehoor het, kinderlike gelag. Hy het die geluid gevolg na die stoep wat na die tuin gelei het, waar hy 'n klein, skraal seentjie gesien het, met krullerige hare en donker vel soos sy ma se, wat tussen die netjies se struike gehardloop en gespring het. Hy was op die punt om mevrou Karen te roep om die seun te berisp toe Luise verskyn, met 'n skinkbord vol versnaperinge. Reino, kom eet iets voordat jy verder verken, het sy met 'n ferm, maar liefdevolle stem geroep. Die seun het na sy ma gehardloop, sy kaal voete wat ligte merke op die onberisplike gras gelaat het. Gustav het die eenvoudige, maar skoon klere opgemerk en die nuuskierige oë wat elke detail van die luukse tuin blyk te absorbeer. Hierdie huis is reuse groot, mamma. Dit lyk soos daardie kastele in die flieks, het die seun uitgeroep, terwyl hy 'n stuk brood gebyt het. Dit is inderdaad 'n groot huis, seun. En onthou wat ons gesels het oor die respek van die ruimte en die reëls hier. Reino het ernstig geknik. Ek weet, mamma. As gevolg van die siek meisie, is die eienaar van die huis haar pa. Ja, en ons moet baie respekvol wees. Sy het stilte en rustigheid nodig. Gustav het teruggetrek voordat hulle sy teenwoordigheid opgemerk het. Iets in daardie dialoog het hom diep gepla. Siek meisie, was dit hoe die wêreld sy dogter gesien het. As 'n verlore saak, 'n voorwerp van jammerte. Hy het na sy kantoor teruggekeer met 'n humeur wat nog somberder was as gewoonlik. Die ure het verbygegaan terwyl hy afgewissel het tussen telefoonoproepe na internasionale spesialiste en die lees van nuwe studies oor gevalle soortgelyk aan die van Helena. Hy was so verdiep dat hy verras was toe mevrou Karen aan die deur klop om te sê dat die aandete gereed was. Soos gewoonlik sou hy in Helena se kamer eet, terwyl die nagverpleegster haar voeding via 'n buis toegedien het. Terwyl hy deur die gang geloop het wat na sy dogter se kamer gelei het Gustav weer 'n kinderlike stem gehoor. Hy het verbaas gestop en deur die klein glasvenster van die deur gekyk. Reino het op die vloer gesit langs die spesiale stoel waar Helena vir die nagtelike posisiewisseling geplaas was. Die seun het boublokke om hom versprei gehad en het opgewonde gepraat, asof hy met enige ander kind gepraat het. En toe sê my onderwyser is ek teken baie goed en ek kan 'n kunstenaar word as ek groot is. Hou jy van teken? Ek het my kleurpotlode gebring, kyk net.
Hierdie blou is mooi. Dit lyk soos die kleur van jou oë. Gustav het verlam gestaan en die ongewone toneel dopgehou. Verpleegster Sanet het in die hoek gestaan en medisyne georganiseer en het nie omgegee vir die seun se teenwoordigheid nie. Wat gaan hier aan, het Gustav skielik gevra toe hy die kamer binnekom. Reino het verskrik opgespring. Die verpleegster het gehaas om te verduidelik. Verskoon my, meneer Van Zyl. Die seun het gevra om u dogter te ontmoet en ek wel, hy was so beleefd en rustig dat ek gedink het dit sou geen probleem wees nie. Helena moet die 2 uur in die sittende posisie voltooi voordat sy gaan lê en hy het net geselskap gehou. Gustav het na die seun gekyk, wat nou kleiner en broeser gelyk het onder sy streng blik. Jammer, meneer. Ek wou net haar vriend wees, het Reino gesê, sy stem sag maar ferm. My ma het gesê sy kan nie praat of beweeg nie, maar sy kan hoor en sien. Is dit waar? Die direkte en onskuldige vraag het Gustav onkant gevang. Die dokters glo so, het hy outomaties geantwoord. Dan moet sy hartseer wees om die hele tyd alleen te wees, en het die seun voortgegaan. By my ou skool was daar 'n seun in 'n rolstoel, Likas. Hy het nie reg gepraat nie, maar hy het gelag as ons grappies vertel het. Almal het vriende nodig. Daar was iets ontwapenend in die kind se eenvoudige logika. Gustav het na Helena gekyk en vir 'n oomblik voorgestel hoe haar lewe uit haar perspektief sou wees. Dokters, verpleegsters, terapeute, almal wat haar as 'n kliniese geval behandel, nooit as 'n meisie nie. Jy kan nog 15 minute bly, het hy uiteindelik gesê. Daarna moet jy uitgaan sodat Helena kan rus. Reino se gesig het opgehelder. Dankie, meneer. Ek beloof ek sal nie geraas maak nie. Ek sal net my speelgoed vir haar wys. Gustav het die kamer verlaat met 'n vreemde gevoel in sy bors. Dit was jare dat hy niks toegelaat het om Helena se noukeurig beplande roetine te verander nie. Alles was bereken: medikasietye, terapiesessies, posisionering om bedsere te voorkom, beheerde sensoriese stimulasie. En nou, 'n kaalvoet seun met ou speelgoed het op die vloer van sy dogter se kamer gesit en oor klere en tekeninge gepraat asof dit 'n normale speelmiddag was. Terwyl hy na sy eie kamer geloop het, het Gustav voor 'n foto van Beatrice aan die muur gestop. Sy het geglimlag met daardie stralende uitdrukking wat sy altyd gehad het, dieselfde blou oë wat Helena geërf het. Doen ek alles verkeerd, Bea, het hy vir die foto gemompel. Ek het ons huis in 'n hospitaal en ons dogter in 'n pasiënt verander. Was dit wat jy wou gehad het? Daardie nag, vir die eerste keer in 'n lang tyd, het Gustav gedroom. Nie van mediese toerusting of nuwe behandelings nie, maar van die geluid van kinderlike gelag wat deur die stil gange van die Van Zyl landgoed weergalm het. Die volgende week het Reino se teenwoordigheid die atmosfeer van die Van Zyl landgoed subtiel begin verander. Luise het haar take met stil doeltreffendheid verrig, maar haar seun het 'n ander energie na die ruimtes gebring wat voorheen slegs deur die geluid van mediese toerusting en tegniese gesprekke oorheers is. Gustav het probeer om sy roetine onveranderd te hou. In die oggend vergaderings met die mediese span, in die middag video-oproepe met internasionale spesialiste, in die aand hersiening van wetenskaplike studies oor gevalle soortgelyk aan die van Helena. Maar hoe meer gereeld, het hy homself betrap dat hy die seun se interaksies met sy dogter dopgehou het. Reino het vasgestel wat hy 'n besoektyd genoem het, die tydperk na hy van skool af teruggekeer het en voor aandete, wanneer hy langs Helena se stoel gesit het met 'n verslete rugsak vol klein skatte, kleurvolle klippe wat op die pad gevind is, interessante blare uit die tuin, tekeninge wat in die klaskamer gemaak is. Kyk net wat ek vandag gebring het, Helena, het hy opgewonde gesê, terwyl hy 'n klein slak op 'n blaar op die tafeltjie langs haar geplaas het. Die onderwyseres het geleer dat hulle hul huis op hul rug dra. Stel jou voor, nooit 'n tas hoef te pak as jy reis nie. Daardie spesifieke middag het Gustav by die deur gestop en waargeneem sonder om opgemerk te word. Reino het in 'n notaboek op sy knie geteken en af en toe opgekyk om sy vordering aan Helena te wys. Ek teken ons wat in die tuin speel. As jy beter word, gaan ons 'n boomhuis buite bou. Daardie reuse jakkalsbessieboom is perfek, het jy geweet. Die natuurlikheid waarmee die seun oor 'n onmoontlike toekoms gepraat het, moes Gustav geïrriteer het, maar vreemd genoeg het dit hom geroer. In plaas van die deernis of ongemak wat hy in die oë van volwassenes gesien het, het Reino slegs aanvaarding en opregte hoop getoon. Meneer Van Zyl. Luise se stem het hom laat skrik. Sy het in die gang gestaan en hom dopgehou terwyl hy haar seun dopgehou het.
"Verskoon my as Reino pla," het sy gesê, die kommer duidelik op haar gesig. "Ek kan hom roep om uit te gaan." "Nee," het Gustav vinnig geantwoord. "Hy pla nie." "Eintlik nie," het hy gehuiwer sonder om te weet hoe om uit te druk wat hy gevoel het. Hy behandel Helena as 'n persoon, nie as 'n mediese geval nie. Dit is verfrissend. Luise se gesig het versag in 'n begripvolle glimlag. Kinders sien dinge eenvoudiger. Vir Reino is sy net 'n meisie wat nog nie kan antwoord nie. Daardie nog nie het tussen hulle gehang, gelaai met 'n optimisme wat Gustav homself nie meer toegelaat het nie. Terloops het Luise voortgegaan. "Ek het opgemerk dat Helena 'n versameling poppe in die kas het, maar ek het hulle nooit buite die bokse gesien nie. Dit was geskenke," het Gustav verduidelik. "Van familie, vriende, dokters. Mense wat nie weet wat om vir 'n kind te gee wat nie kan speel nie." Luise het peinsend geknik. "Ek verstaan. Maar miskien sal sy daarvan hou om ten minste na hulle te kyk. Die kleure, die verskillende vorms. Visuele stimulasie is belangrik, is dit nie wat die dokters altyd sê nie?" Gustav het 'n steek van irritasie gevoel. Wie was hierdie bediende om iets oor Helena se behandeling voor te stel? Maar voordat hy kon antwoord, het De Marcus in die gang verskyn. "Meneer van Zyl, kan ons oor die resultate van die laaste toetse praat?" Die dokter se ernstige uitdrukking het Gustav Luise se gesprek vir 'n oomblik laat vergeet. Hy het die neuroloog na sy kantoor gevolg, waar grafieke en breinbeelde op die tafel versprei was. "Ons het al die elektriese stimulusfrekwensies getoets wat deur die Sweedse spesialis aanbeveel is," het De Marcus verduidelik. Ongelukkig was daar geen beduidende reaksie nie. Hy het gehuiwer voordat hy voortgegaan het. "Meneer van Zyl, miskien is dit tyd om 'n benadering te oorweeg wat meer op gemak en minder op eksperimentele behandelings fokus. Stel u voor dat ek opgee." Gustav se stem het skerper uitgekom as wat hy bedoel het. Die dokter het sy bril reggetrek, duidelik ongemaklik. "Ek stel voor dat ons prioriteite heroorweeg. Helena is stabiel, maar hierdie konstante prosedures is indringend en uitputtend. Miskien is dit tyd om op die lewenskwaliteit te fokus, nie op onwaarskynlike pogings tot genesing nie." "Lewenskwaliteit?" Gustav het sonder humor gelag. "Watter kwaliteit kan daar wees as jy vasgevang is in 'n liggaam wat nie reageer nie?" "Nee, dokter. Ons sal voortgaan met die behandelings. Die Amerikaanse spesialis arriveer volgende week en bring 'n nuwe benadering tot diep breinstimulasie." De Marcus het gelyk asof hy wou argumenteer, maar het net bedankend geknik. "Soos u wil, meneer." Na die dokter se vertrek het Gustav in sy kantoor gebly en na die beelde van Helena se brein gestaar. Soveel toetse, soveel pogings, soveel spesialiste en sy dogter het roerloos gebly sonder enige waarneembare vooruitgang. Die geluid van kinderlike gelag het sy gedagtes onderbreek. Gedryf deur nuuskierigheid, het hy die geluid gevolg na Helena se kamer, waar hy 'n onverwagse toneel gevind het. Die poppe, voorheen in die kaste geberre, was in 'n halfsirkel op die vloer uitgestal. Reino, wat tussen hulle gesit het, het 'n rooi hare pop gemanipuleer asof dit dans, terwyl hy 'n dun en snaakse stem gemaak het. En toe sê prinses Clarissa, "Wie het my towerskoen gesteel? Ek kan nie sonder dit na die bal gaan nie." En al die ander prinsesse was super bekommerd want die bal was baie belangrik. Helena het roerloos in haar aangepaste stoel gebly, maar Gustav het iets anders opgemerk. Haar oë, normaalweg vas of doelloos rondwaal, het gelyk asof dit die bewegings van die kleurvolle pop gevolg het. "Wat gaan hier aan?" het hy gevra, sy stem meer nuuskierig as berispend. Reino het vinnig opgestaan. "Haai, meneer Gustav. Ek vertel 'n storie vir Helena met haar poppe. Jou ma het gesê ek mag 'n paar uit die kas vat." Luise, wat die hospitaalbed in die hoek reggemaak het, het sinjagtig na vore getree. "Verskoon my as ek oordrewe was, meneer. Reino het die poppe gesien toe ek die kas georganiseer het en het die idee gekry. Ek het gedink miskien." "Dis reg," het Gustav haar onderbreek, terwyl hy nader aan sy dogter beweeg het. "Helena, kyk jy na die poppe?" Soos altyd was daar geen verbale reaksie of opsetlike beweging nie, maar vir 'n oomblik was Gustav seker dat sy dogter se oë doelbewus na die rooi hare pop in Reino se hande beweeg het. "Sy hou van hierdie een, meneer Gustav," het Reino met oortuiging gesê. "Elke keer as ek Clarissa oplig, volg haar oë." "Dit is onmoontlik," het Gustav gemompel, maar hy het nader gekom om beter te kyk.
Helena het geen motoriese oogbeheer wat deur die toetse bevestig is nie. Reino het sy skouers opgetrek met die eenvoud van 'n kind. Wel, dan is die toetse verkeerd. Kyk net. Hy het die pop stadig van kant tot kant beweeg. Sien jy? Sy volg. Hoe skepties hy ook al probeer wees het, Gustav kon nie ontken wat sy oë gesien het nie. Helena se blik het werklik gelyk asof dit die pop volg, nie konstant nie, maar met klein bewegings wat ooreengestem het met die traject van die speelding. Sylvia Malan moet dit sien, het hy gesê, verwysend na die oogarts van die span. Lyse, roep haar asseblief dadelik. Terwyl Lyse haastig uitgegaan het, het Gustav langs Helena se stoel gekniel. Prinses, sien jy ons regtig? Is jy daar binne? Soos altyd was daar geen sigbare reaksie nie, maar iets binne Gustav het geroer, 'n vonk van hoop wat hy jare lank nie gevoel het nie. Sylvia Malan het minute later aangekom, met haar ooggevalleringstoerusting. Sy was 'n middeljarige vrou, pragmaties en doeltreffend, wat vir Helena gesorg het sedert die eerste maande. Reino, kan jy voortgaan om die pop te beweeg soos jy gedoen het sy gevra nadat sy die verduideliking gehoor het. Die seun het geknik en sy stadige bewegings met die pop hervat, terwyl hy in 'n lae stem sy verbeelde storie vertel het. Die volwassenes het aandagtig waargeneem, en die dokter het vinnige aantekeninge gemaak. Daar is 'n patroon van oogbeweging, het sy na 'n paar minute bevestig. Dit is nie konsekwent genoeg om as volledige visuele opsporing geklassifiseer te word nie, maar daar is beslis iets aan die gang. Hoe is dit moontlik, het Gustav gevra. Al die toetse het aangedui. Die toetse toon breinaktiwiteit en potensiële reaksies, het die dokter verduidelik. Hulle kan nie voorspel hoe die brein aan spesifieke stimuli in die regte wêreld aanpas nie. Sy het Reino waargeneem, wat voortgegaan het om te speel, onbewus van die belangrikheid van die oomblik. Miskien is daar iets in die aard van hierdie spesifieke stimulus, kleurvol, in beweging, vergesel van 'n kinderstem en narratief, wat 'n reaksie skep wat ons beheerde toetse nie kon uitlok nie. In die daaropvolgende weke het die Van Zyl landgoed 'n subtiele transformasie ondergaan. Die streng tye vir mediese behandelings het gebly, maar tussen hulle het tydperke ontstaan wat die span speelterapie begin noem het, sessies waar Reino, onder toesig, met Helena interaksie gehad het deur kleure, klanke, teksture en stories te gebruik. Lyse het elke klein reaksie in 'n eenvoudige notaboek begin dokumenteer wat sy by die buurtwinkel gekoop het. 13 Maart, Helena het 3 keer geknip toe Reino hard gelag het. 15 Maart, asemhaling het van ritme verander tydens die storie van die hondjie. 20 Maart, Pipele het verwyd toe Reino die kleurvolle tekening gewys het. Vir baie in die mediese span was hierdie waarnemings te anekdoties om wetenskaplike waarde te hê. Maar vir Gustav was elke klein aantekening in Lyse se noteboek 'n skat, krummels van bewyse dat sy dogter op een of ander manier teenwoordig was binne daardie roerlose liggaam. Een middag, terwyl hy Reino dopgehou het wat vir Helena gewys het hoe om 'n klein papierskip te vou, het Gustav Lyse langs hom in die gang gevoel staan. Hy het 'n gawe met haar, het die vrou in 'n lae stem gesê. Ja, het Gustav saamgestem. Ek verstaan nie hoe nie, maar sy reageer op hom op 'n manier wat sy nooit op die spesialiste gereageer het nie. Lyse het sag geglimlag. Miskien omdat hy niks van haar verwag nie. Daar is geen druk, geen teleurstelling as sy nie reageer nie. Vir Reino is sy perfek presies soos sy is. Die woorde het Gustav soos 'n fisiese slag getref. Hoeveel keer het sy uitdrukking teleurstelling getoon toe 'n nuwe behandeling misluk het? Hoeveel keer het Helena sy frustrasie, sy wanhoop, sy rou oor wat sy nooit sou wees nie, aanskou? Ek dink ons het almal haar gefaal, het hy gemompel. Nee, meneer, het Lyse met verrassende fermheid geantwoord. U het alles gedoen wat u kon met die gereedskap wat u gehad het. U het u besighede verkoop, die beste dokters gebring, u lewe aan haar gewy. Dit is liefde, nie mislukking nie. Gustav het 'n onverwagte dankbaarheid gevoel vir daardie eenvoudige vrou wat, in 'n paar weke, meer duidelikheid in sy lewe gebring het as jare se konsultasies met diersielkundiges. Dankie, Lyse, het hy opreg gesê. Sy het net geknik en na haar take teruggekeer, Gustav met sy gedagtes gelaat. Binne die kamer het Reino nou 'n storieboek hardop gelees en dit vasgehou sodat Helena die kleurvolle illustrasies kon sien. Môre gaan ons park toe, het Gustav skielik besluit toe hy die kamer binnekom. Ons almal. Helena het son en vars lig nodig. Reino se oë het groot geword van opgewondenheid. Regtig? Kan ons die bal saamvat? En 'n piknik hou?
Ja, vir albei, het Gustaf geantwoord, en toe het hy na sy dogter gedraai. Wat dink jy, prinses, dag buite hierdie mure? Vir 'n oomblik, so kort dat hy later sou twyfel of dit werklik gebeur het Gustaf die indruk gehad dat hy 'n ligte bewing in die hoek van Helena se lippe gesien het, soos die begin van 'n glimlag. Die oggend van die parkeitstappie het met 'n perfek blou lig oor Kaapstad aangebreek, asof die natuur self wou saamwerk met die oomblik. Die logistiek om Helena te vervoer was kompleks, spesiale gemotoriseerde rolstoel, draagbare moniteringstoerusting, noodmedisyne, verpleegster aan diens. Maar vir die eerste keer in jare het Gustaf gevoel dat die moeite werd was. Hulle het die Kirstenbosch Botaniese Tuin gekies, een van die metropool se groenlonge. Gustaf het spesiale permitte gereël sodat hulle rustiger areas kon besoek, weg van die naweekdrukte. Het Helena nog nooit 'n park besoek nie, het Reino gevra terwyl hy sy ma gehelp het om die piknikmandjie in die kattebak van die aangepaste bussie te pak. Gustaf, wat die inskepe van sy dogter toesig gehou het geantwoord sonder om te draai, nie sedert sy 'n baba was nie. Die dokters het altyd aanbeveel om onnodige blootstelling te vermy. Maar die son is belangrik. Die onderwyseres het gesê ons het son nodig vir sterk bene, het die seun aangedring. Der Marcus, wat die ekspedisie sou vergesel, het geduldig geglimlag. Jy is reg, Reino. Vitamien is noodsaaklik. Helena kry aanvullings om te kompenseer, maar 'n bietjie natuurlike son sal voordelig wees. Die klein karavaan het van die herehuis vertrek onder die nuuskierige oë van die sekuriteitswagte, wat selde die baas se dogter vir uitstappies gesien het. In die aangepaste bussie het Reino langs Helena gesit en opgewonde alles vertel wat hulle deur die vensters gesien het. Kyk, Helena. Daardie gebou lyk asof dit aan die wolke raak. En daar is 'n reusehond op daardie sypaadjie. Sjoe, Kaapstad se verkeer is mal. Daar in die Oos-Kaap, waar ons vandaan kom, was dit nie so vol motors nie. Gustaf het die interaksie deur die trispieël dopgehou. Dit het hom steeds surrealisties voorgekom om sy dogter te sien, altyd omring deur ernstige dokters en nuutste toerusting, nou vergesel deur 'n kaalvoet seun wat entoesiasties na elke netjie in die stedelike landskap gewys het. Hulle het by die park aangekom en die plek gevind wat vir hulle gereserveer was, 'n grasarea onder welige bome, naby 'n klein dam. Die verpleegster en die bestuurder het gehelp om Helena se stoel so te plaas dat sy die sagte bries kon voel sonder om direk aan die sterk middagson blootgestel te word. Ons gaan die kombers hier uitsprei, mamma, het Reino uitgeroep, terwyl hy na 'n plat area gehardloop het wat perfek was vir die piknik. Luise het vir haar seun geglimlag terwyl sy die kos wat sy voorberei het, reggemaak het, tuisgemaakte brode, vars vrugte, natuurlike sappe en klein tapioca koekies, 'n Oos-Kaapse resep wat sy saamgebring het. Meneer van Zyl, wil u 'n bietjie sap hê, het sy aangebied en 'n glas uitgesteek. Gustaf het dit aanvaar, verras om te besef hoe ontspanne hy was. Die verre geluid van ander families in die park, die wind in die blare, die oop lig bo hul koppe, alles het gelyk asof dit die konstante spanning wat hy gedra het, tydelik weggespoel het. Dit is heerlik, het hy gesê nadat hy die kaja sap geproe het. Ek het dit nie geproe sedert 'n reis na Gebera baie jare gelede nie. Dit is van my geboorteland, het Luise met 'n nostalgiese glimlag geantwoord. Ek het die bevrore pulp gebring die laaste keer toe my suster kom kuier het. Terwyl hulle gepraat het Reino oor die gras gehardloop en af en toe teruggekom om sy ontdekkings aan Helena te vertel. Ek het 'n blou libel gevind. En daar is skilpaaie in die dam. Der Marcus het Gustaf genader. Sy is stabiel. Die blootstelling is positief. Reageer haar pupille goed op natuurlike lig, het Gustaf gevra, altyd oplettend vir mediese besonderhede. Ja, en daar is 'n klein verbetering in die oksigenasie. Die vars lig is goed vir haar. Reino het teruggehardloop en iets in sy hande vasgehou. Helena, kyk net wat ek gevind het. Hy het versigtig na die stoel beweeg en sy hande oopgemaak, wat 'n klein blou irisende veer onthul het. Dit is van 'n kiewiet. Ek sal dit vir jou hou. Met fynheid het hy die veer tussen Helena se roerlose vingers geplaas. Luise het dadelik opgestaan, bekommerd oor higiëne, maar Gustaf het 'n gebaar gemaak dat sy nie moes inmeng nie. Hy het dopgehou, sy asem ingehou, hoe sy dogter se vingers presies gebly het soos Reino hulle geplaas het, die klein blou veer vasgehou. Sy hou dit vas, het hy gemompel, meer vir homself as vir die ander. Dit is net die posisie waarin hy haar vingers geplaas het De Marcus diskreet verduidelik. Daar is geen vrywillige spiersaamtrekking nie.
Maar Gustav kon nie sy oë van die beeld afhaal nie, sy dogter, onder die oop lig, met 'n delikate blou veer tussen haar vingers, wat amper soos 'n normale kind gelyk het wat 'n dag in die park geniet het. Na die versnapering het Reino toestemming gevra om Helena ander nabygeleë dele van die park te wys. Met Gustav se toestemming het Luise die gemotoriseerde stoel gestoot en haar seun gevolg, wat vorentoe gespring het en na blomme, voëls en ander besonderhede van die natuur gewys het. Hy het 'n bewonderenswaardige energie, het De Marcus opgemerk, terwyl hy die groep sien wegbeweeg het. Ja, het Gustav saamgestem. En 'n manier om die wêreld te sien wat ons verloor het toe ons groot geword het. Hulle het 'n paar oomblikke in stilte gebly, totdat die dokter sy keel skoongemaak het, soos hy altyd gedoen het voordat hy 'n delikate onderwerp aanroer. Meneer van Zyl, ek het Luise se aantekeninge oor Helena se reaksies ontleed. En het Gustav aangemoedig, terwyl hy die neuroloog se huiwering opgemerk het. Daar is konsekwente patrone wanneer Reino teenwoordig is. Mikrogesigsuitdrukkings, veranderinge in asemhaling, oogbewegings, dit is subtiel, byna onmerkbaar, maar dit bestaan. Gustav het sy hart vinniger voel klop. Beteken dit dat? Dit beteken dat ons sommige aannames moet heroorweeg, het die dokter versigtig geantwoord. Jare lank het ons gewerk met die hipotese dat Helena se breinverbindings onherstelbaar beskadig was. Maar hierdie klein reaksies dui daarop dat daar alternatiewe paaie gevorm kan word. Neuroplastisiteit, het Gustav gemompel, en een van die vele mediese terme wat hy die afgelope 10 jaar geleer het, herroep. Presies. Die menslike brein, veral die kinderbrein, het 'n verrassende vermoë om nuwe verbindings te skep wanneer die oorspronklikes beskadig is. Die probleem is dat ons normaalweg fokus op gestandaardiseerde kliniese stimulasies, wat dalk nie die regte snellers vir Helena se spesifieke brein is nie. En Reino het Gustav begin, die begrip het begin vorm aanneem. Reino bied heeltemal verskillende stimuli, het De Marcus voltooi. Onvoorspelbaar, emosioneel, speels. Hy volg nie protokolle of kliniese verwagtinge nie. Gustav het stil gebly en die dokter se woorde verwerk. Jare lank het hy sy fortuin gerig op die mees gevorderde behandelings, die mees befaamde spesialiste, die mees revolusionêre terapieë. En nou, 'n kaalvoetseun met eenvoudige speelgoed het reaksies gekry wat miljoene rand se toerusting nie kon kry nie. Die geluid van gelag het sy gedagtes onderbreek. Reino het teruggehardloop, gevolg deur Luise wat Helena se stoel stoot. Meneer Gustav. Meneer Gustav. Daar is 'n ongelooflike plek net daar, 'n trap met 'n fontein aan die einde. Kan ons gaan kyk? Asseblief. Gustav het na De Marcus gekyk, wat diskreet geknik het. Dis reg, maar ons moet versigtig wees. Trappe is moeilik met die stoel. Daar is 'n oprit langs dit vir mense soos Helena, het Reino verduidelik. Ek het reeds gekyk. Die klein groepie het na die plek gegaan wat Reino aangedui het. Dit was 'n meer afgeleë deel van die park, met 'n breë en goed onderhoude betontrap, wat afgelei het na 'n plein met 'n art deco fontein, 'n relikwie van die park se stigting dekades gelede. Soos beloof, was daar 'n toegangsoprit parallel met die trappe. Is dit veilig, het Gustav vir De Marcus gevra, terwyl hy die helling van die oprit beoordeel het. Heeltemal, het die dokter verseker. Die stoel het outomatiese remstelsels. Ons kan sonder probleme afgaan. Luise het agter die stoelposisie ingeneem, gereed om dit met die oprit af te stoot, maar Reino het ingegryp. Kan ek help stoot? Asseblief. Gustav het gehuiwer, maar die seun se entoesiasme was aansteeklik. Julle kan saamgaan. Luise wat die stoel vashou en jy wat help. Die groep het stadig met die oprit afgegaan, met Reino langs die stoel, wat opgewonde vir Helena vertel het wat hulle gesien het. Kyk, Helena. Jy kan die hele dam van hier af sien. En daar swem eende. En aan die ander kant is daar 'n man wat gitaar speel onder 'n reuseboom. Dit was toe dat dit gebeur het. 'n Onverskillige fietsryer, wat die oprit as 'n kort pad probeer gebruik het, het teen hoë spoed verskyn en byna met die groep gebots. Luise, wat probeer het om die impak te vermy, het die stoel vir 'n oomblik losgelaat om Reino te beskerm. In 'n fraksie van 'n sekonde het Helena se stoel met die oprit begin afbeweeg en vinnig spoed opgetel. Helena, het Gustav geskree, terwyl hy desperaat met die trap afgehardloop het. Die stoel se outomatiese remstelsel het gefaal, later sou hulle ontdek dat die aanvanklike impak met die fietsryer die meganisme beskadig het. Die stoel het met die oprit afgegly, al hoe vinniger, in die rigting van die betontrap.
In 'n oomblik wat ewig gelyk het Gustaf sy hulpelose dogter gesien, vasgevang in die bewegende stoel, op die punt om 'n gewelddadige impak te ondergaan. Sy hele liggaam het van paniek verkramp. Toe het iets onverwags gebeur. Die stoel, in plaas van om onbeheerbaar te val, het 'n sagte draai gemaak en perfek in die fontein gestop, met die wiele gedeeltelik in die vlak water gedompel. Helena het veilig in haar sitplek gebly, beskerm deur die veiligheidsgordels. Hoe, het Gustaf gemompel, terwyl hy uiteindelik sy dogter bereik het, sy hart byna uit sy mond. Reino het kort daarna aangekom, gevolg deur Luise en DeMarcus, almal uitasem en bleek van die skrik. Ek het net gehelp om dit te rig, het die seun gesê, sy hande nog uitgestrek asof hy iets onsigbaars gestoot het. Toe ek sien sy gaan val, het ek gehardloop en dit sywaarts gestoot. Gustaf het nie gesien hoe Reino vorentoe hardloop nie, hy was te gefokus op sy eie desperate afkoms met die trap. Maar die verduideliking het sin gemaak, die seun, meer beweeglik en ligter, kon hom verbysteek en die stoel na die veiligheid van die vlakfontein rig. Jy het my dogter gered, het Gustaf gesê, sy stem verstik van emosie. Reino se gesig het opgehelder met 'n skaam glimlag. Ek het beloof ek sou vir haar sorg, onthou jy? Luise het haar seun omhels, haar oë vol trane. My God, Reino, wat 'n skrik het jy my gegee. DeMarcus het reeds Helena ondersoek en gekyk of daar enige beserings of trauma van die skudding was. Sy is goed, het hy verseker. Die gordels het behoorlik vasgehou. Geen sigbare fisiese skade nie. Dit was toe dat almal iets buitengewoons opgemerk het. Stille trane het oor Helena se gesig geloop. Sy huil, het Luise gefluister, die eerste wat dit opgemerk het. Dit is 'n autonome reaksie op stres, het DeMarcus outomaties verduidelik, maar sy stem het twyfel verraai. Nee, het Reino weerspreek met die absolute sekerheid van kinders. Sy huil omdat sy bang was, maar nou is sy bly omdat alles reg is. Gustaf het voor sy dogter gekniel en daardie trane waargeneem, die eerste wat hy in jare gesien het. Dit was nie net onwillekeurige afskeidings nie, daar was iets anders in Helena se blik, intensiteit en teenwoordigheid wat hy nog nooit voorheen opgemerk het nie. Prinses, het hy saggies geroep en haar gesig aangeraak. Is jy daar binne? Verstaan jy ons? As antwoord het meer trane geloop. En toe, 'n wonderwerk so subtiel dat dit byna ongemerk verbygegaan het die punte van Helena se vingers beweeg. 'n Klein, byna onmerkbare bewing, maar beslis vrywillig. DeMarcus het dit ook gesien en het dadelik nader gekom om te ondersoek. Vrywillige beweging, het hy bevestig, sy stem bewende van wetenskaplike opgewondenheid. Helena, kan jy dit weer doen? Probeer jou vingers beweeg. Na 'n paar sekondes van gespanne afwagting het die vingers weer gebewe in byna mikroskopiese beweging, maar onteenseglik opsetlik. Gustaf het gevoel die wêreld draai om hom. Na 10 jaar van volledige onbeweeglikheid, het sy dogter gekommunikeer. Die skrik, die adrenalien, iets in die ongeluk het slapende neurale verbindings gewek. Ons moet dadelik huis toe gaan, het DeMarcus gesê, die professionalisme het na die aanvanklike skok teruggekeer. Ek wil volledige toetse doen en dit behoorlik dokumenteer. Die terugkeer na die herehuis was 'n mengsel van opgewondenheid, angs en versigtige hoop. Gustaf het sy oë nie van Helena afgehaal nie, en elke klein uitdrukking op haar gesig, elke potensiële bewing in haar vingers dopgehou. Papa. Die woord, byna onhoorbaar, het Gustaf laat verstom. Hy het na Helena gekyk, onbevoeg om te glo wat hy pas gehoor het. Het jy iets gesê, prinses, het hy gevra, sy stem het skaars uitgekom. Stilte. Helena het aangehou om vas te staar, sonder 'n nuwe poging om te praat. Het hy dit verbeel? Het die desperate begeerte na 'n verbinding illusies geskep? Toe hulle by die herehuis aankom, het 'n volledige mediese span reeds gewag, gewaarsku deur DeMarcus. Helena is onmiddellik na die ondersoekkamer geneem, wat Gustaf, Luise en Reino in die geïmproviseerde wagkamer gelaat het. Meneer Gustaf, het Reino na 'n paar oomblikke van gespanne stilte gesê. Helena sal reg wees. Die kinderlike vraag het Gustaf teruggebring na die werklikheid. Hy het na die seun gekyk wat, sonder om te weet, alles verander het. Ja, Reino, het hy geantwoord met 'n sekerheid wat hy nie geweet het waar dit vandaan kom nie. Ek dink, vir die eerste keer in 'n lang tyd, sal Helena regtig goed wees. Luise het geglimlag, haar oë nog gemerk deur die skrik van die ongeluk, maar blink met 'n nuwe hoop. Sy het haar hand op haar seun se skouer geplaas en die ander, huiwerig, op Gustaf se arm.
Soms moet ons val om te onthou hoe om op te staan, het sy saggies gesê. Die daaropvolgende weke was van intense transformasie in die Van Zyl landgoed. Helena se kamer, voorheen stil soos 'n mediese heiligdom, het nou gewoel van konstante aktiwiteit. Spesialiste uit verskillende velde het mekaar afgewissel in evaluasies en stimulasies, almal aangetrek deur die buitengewone nuus. 'n Meisie wat vir 10 jaar heeltemal roerloos was, het tekens van bewussyn en vrywillige beweging getoon. Gustav het die installasie van gevorderde breinmoniteringstoerusting goedgekeur, wat haastig uit Duitsland ingevoer is. Ultrasensitiewe sensors het elke klein verandering in Helena se brein se elektriese aktiwiteit opgevang en dit vertaal in kleurvolle grafieke wat De Marcus en sy span daagliks ontleed het. Dit is fascinerend, het die neuroloog gesê terwyl hy die driedimensionele beelde van die meisie se brein wat op die laboratorium se holografiese stelsel geprojekteer is, ondersoek het. Areas wat jare lank minimale aktiwiteit getoon het, vertoon nou konsekwente pieke, veral wanneer dit gestimuleer word. Gustav, wat sy kantoor feitelik verlaat het om alle prosedures te monitor, het na 'n spesifieke streek van die hologram gewys. En hierdie area, hoekom is dit meer verlig as die ander? Motoriese korteks en aangrensende areas het De Marcus verduidelik. Dit is waar die breinbeweging en sommige forme van kommunikasie verwerk. Die interessantste is dat ons sien hoe nuwe neurale paaie gevorm word. Die brein herbou letterlik sy eie paaie. Dit was 'n wedloop teen tyd. Elke klein vooruitgang is noukeurig gedokumenteer. Helena het daarin geslaag om haar vingers 'n paar keer effens te beweeg. By een geleentheid het sy 'n geluid geproduseer wat onteensiglik soos 'n papaai geklink het. Haar gesigsuitdrukkings, alhoewel nog uiters beperk, het subtiele variasies begin toon wat die naaste aan haar geleer het om te interpreteer. Tog, te midde van al daardie wetenskaplike opgewondenheid, was daar 'n konstante wat die dokters nie kon verduidelik nie. Helena het meer konsekwent en sigbaar gereageer wanneer Reino teenwoordig was. Teoreties behoort dit geen verskil te maak wie die stimulus toepas nie, solank dit dieselfde stimulus is, het De Marcus eendag aan Gustav beken, terwyl hulle deur die venster Reino dopgehou het wat vir Helena 'n klein papierskip gewys het wat hy in 'n bak water laat dryf het. Maar die syfers lieg nie, haar breinaktiwiteit neem met 23% toe wanneer Reino met haar praat of speel. Gustav het effens geglimlag. Miskien ontgaan sommige dinge u toerusting, dokter. Luise, wat in belangrikheid in die huis gegroei het, was nou meer as 'n huishoudster. Sy het 'n soort tolk geword vir Helena se behoeftes. Haar eenvoudige notaboek het 'n waardevolle hulpmiddel vir die mediese span geword. Ek het opgemerk dat sy 2 keer agtereenvolgens knip wanneer sy ja wil sê, het Luise in een van die vergaderings verduidelik. En sy kyk af wanneer die antwoord nee is. Dit is nie konsekwent nie, maar dit gebeur gereeld genoeg om nie toevallig te wees nie. Die meer skeptiese spesialiste het die geldigheid van hierdie nie-wetenskaplike waarnemings bevraagteken, maar Gustav het geleer om hierdie verskillende perspektief te waardeer. Wetenskap en gesofistikeerde toerusting het Helena vir 10 jaar nie kon bereik nie. Miskien was dit tyd om tegnologie aan te vul met iets meer menslik, meer intuïtief. Op 'n besonder sonnige oggend het Gustav Reino op die vloer van Helena se kamer gevind, besig om op groot velle kleurvolle papier te teken. "Wat doen jy, Reino?" het hy gevra, terwyl hy die kinderlike, maar verrassend ekspressiewe lyne dopgehou het. "Ek teken wat Helena my vra," het die seun natuurlik geantwoord, sonder om sy oë van sy werk af te haal. Gustav het 'n rilling oor sy ruggraat gevoel. "Hoe weet jy wat sy vra?" Reino het sy skouers opgetrek, asof die antwoord vanselfsprekend was. "Deur haar oë. Wanneer ek die kleure wys, knip sy anders vir die een wat sy wil hê. En wanneer ek vra wat om te teken, kyk sy na dinge. Sy het na die venster gekyk, so ek teken die tuin. Nou het sy na die fotoraam gekyk, so ek gaan jou ook teken." Gustav het die kleurvolle tekening sien vorm aanneem, naïewe, maar herkenbare voorstelling van die herehuis se tuin, met oordrewe groot blomme en 'n baie blou lig. In die hoek 'n figuur in 'n pak wat vermoedelik hy sou wees. "Helena, het jy dit regtig gekies?" het hy direk aan sy dogter gevra, terwyl hy nader aan haar stoel beweeg het. Tot sy verrassing het Helena 2 keer geknip, die kode vir ja, wat Luise geïdentifiseer het. "Sy hou van kleure," het Reino voortgegaan, en nou 'n glimlaggende son by die tekening gevoeg. "Veral blou. En geel. Sy hou nie baie van bruin nie."
Hoe het jy dit alles uitgevind, het Gustaf gevra, gefassineer deur die natuurlikheid waarmee die seun voorkere gedekodeer het wat hy self, Helena se pa, glad nie geken het nie. Deur te vra, het Reino eenvoudig geantwoord. Almal hou daarvan om dinge te kies. Daardie oënskynlik eenvoudige gesprek het 'n revolusie in die terapeutiese benadering veroorsaak. In die daaropvolgende weke het alle sessies elemente van keuse ingesluit, selfs al was dit beperk tot eenvoudige voorkeure tussen twee opsies, was dit geleenthede vir Helena om haar agentskap uit te oefen. Blou of rooi? Klassieke musiek of kinderliedjies? Storie oor prinsesse of oor avonture in die ruimte? Elke klein besluit was 'n oorwinning, 'n bevestiging dat daar 'n denkende persoon was agter daardie oë wat nou veel meer gekommunikeer het as wat enigiemand moontlik gedink het. Op 'n besonder betekenisvolle middag het Gustaf die kamer van Helena binnegekom met 'n verrassing. Dit was 'n oogkommunikasietoestel spesifiek vir haar ontwikkel deur 'n assistent tegnologiemaatskappy uit Israel. 'n Ultramoderne sensor het die beweging van die oë opgevang en dit vertaal in opdragte op 'n skerm. "Sal ons probeer, prinses?" het hy gevra terwyl die tegnisi die toerusting geïnstalleer het. Marcus het alles met ingehoue entoesiasme toesig gehou. "Onthou, meneer van Zyl, dit kan tyd neem voordat sy gewoond raak aan die koppelvlak. Ons moet nie onrealistiese verwagtinge skep nie." Die toestel is op Helena se ooghoogte geplaas. Die skerm het basiese opsies met groot simbole getoon: ja, nee, water, gemaklik, ongemaklik. Vir 40 frustrerende minute het Helena probeer om op die simbole te fokus, maar oogmoegheid het gou ingetree. Die hoë tegnologie toestel, wat 'n klein fortuin gekos het te kompleks gelyk vir die huidige stadium van herstel. "Ons sal môre weer probeer," het Marcus voorgestel, terwyl hy die teleurstelling op Gustaf se gesig opgemerk het. Dit was toe dat Reino, wat stil in die hoek van die kamer dopgehou het, nader gekom het met een van sy tekeninge. "Kan ek iets probeer?" het hy skaam gevra. Gustaf, ontmoedig deur die oënskynlike mislukking van die gesofistikeerde toerusting, het 'n gebaar van goedkeuring gemaak. Die seun het 'n vel papier voor Helena geplaas waarop hy 'n baie eenvoudige geel eend geteken het. "Helena," het hy saggies geroep. "Onthou jy die eentjie wat ek jou gister gewys het? Daardie rubber een wat ek op die mark gevind het. Hoe maak hy?" Die kamer het in absolute stilte verval. Al die volwassenes het dopgehou, hul asem ingehou. Helena het haar blik op die tekening gevestig, haar asemhaling het subtiel verander. Haar lippe het byna onmerkbaar gebewe. "Pa." 'n swak geluid, meer 'n sug as 'n woord. Dit het Reino aangemoedig, terwyl hy die tekening nader gebring het. "Eentjie. Hoe maak hy?" Na wat 'n ewigheid gelyk het 'n geluid uit Helena se lippe ontsnap. Swak, bewerig, byna onhoorbaar, maar onteenseglik. "Eend." Gustaf het 'n snik laat ontsnap en sy mond met sy hande bedek. Luise, wat pas die kamer binnegekom het met 'n skinkbord tee, het dit laat val en die koppies het op die vloer gebreek. Marcus het verlam gestaan, sy oë groot agter sy denrambril. "Sy het gepraat," het Reino uitgeroep terwyl hy van blydskap gespring het. "Ek het geweet jy kan, Helena. Ek het geweet." "Eend," het Helena herhaal, 'n bietjie sterker hierdie keer, 'n sigbare bewing in haar ken met die inspanning om die geluid uit te spreek. Gustaf het langs sy dogter se stoel op sy knieë geval, trane het vrylik oor sy gesig geloop. "Prinses, jy het gepraat. Jy het regtig gepraat." Die daaropvolgende dae was van vinnige vooruitgang. Asof 'n dammel gebreek het Helena meer klanke, eenvoudige en kort woorde begin uitspreek, met sigbare inspanning, maar ysterharde vasberadenheid. "Ja. Nee. Water. Papa." Elke nuwe woord is as 'n wonderwerk gevier. Die wetenskaplikes en dokters het probeer om die verskynsel te verklaar. Die ongeluk in die park het waarskynlik 'n heraktivering van slapende neurale stroombane veroorsaak, het Marcus geteoretiseer. En die konstante stimulasie, veral van 'n emosionele aard, versterk hierdie verbindings. Maar vir Gustaf was die wetenskaplike verklaring, alhoewel fascinerend, sekondêr. Sy dogter het gekommunikeer. Na 'n dekade van stilte kon Helena uiteindelik haar gedagtes, begeertes, gevoelens uitdruk. Een aand, na 'n besonder uitputtende dag van terapieë en toetse, het Gustaf Luise in die herehuis se kombuis gevind, besig om tee te maak. "Kan jy nie slaap nie?" het hy gevra en haar verras. "Ag, meneer van Zyl. Verskoon my, ek het net..."
Sy het na die ketel gewys en kamilletee help my altyd op onrustige nagte. Kan ek by u aansluit, het hy gevra terwyl hy 'n stoel na die kombuistafel getrek het, 'n plek waar hy selde ingegaan het. Luise het vir 'n oomblik ontsteltenis gelyk, maar het gou geknik en nog 'n koppie voorberei. Ek het nooit behoorlik dankie gesê nie, het Gustaf na 'n paar oomblikke van gemaklike stilte gesê. Vir Reino. Vir u vir alles wat julle vir Helena gedoen het. Daar is niks om voor dankie te sê nie, het Luise geantwoord, terwyl sy die stoomende tee ingeskink het. Reino het net gesien wat ons almal moes gesien het, 'n meisie, nie 'n mediese toestand nie. Gustaf het peinsend geknik. Weet u, vir 10 jaar het ek geglo dat gevorderde tegnologie en befaamde spesialiste die enigste hoop vir my dogter was. Ek het 'n fortuin bestee aan toerusting, eksperimentele behandelings, internasionale konsultasies. En u het gedoen wat enige pa sou doen, het Luise saggies voltooi. Miskien. Maar terwyl ek gefokus het op rieskanderings en elektriese stimulasies, het ek die mees basiese ding vergeet, dat Helena 'n kind is wat klere, stories, lag nodig het. Hy het gepauseer en 'n sluk van die tee geneem. Die seun moes kom met kaal voete en eenvoudige speelgoed om my daaraan te herinner. Luise het geglimlag, haar sagte oë het die sagte lig van die kombuis weerspieël. Reino het 'n spesiale gawe. Hy het dit nog altyd gehad. In ons dorp, Graafreinet, het mense gesê hy sien met sy hart, nie met sy oë nie. Ek glo dit, het Gustaf saamgestem. Ek wil hê u moet weet dat u werk gewaarborg is solank u wil bly. Eintlik. Hy het kortliks gehuiwer. Ek wil graag 'n posisie vir u formaliseer bo die van huishoudster. Iets soos koördineerder van Helena se persoonlike sorg. Met 'n ooreenstemmende salarisverhoging, natuurlik. Luise se oë het groot geword van verrassing. Meneer van Zyl, ek weet nie wat om te sê nie. Sê net jy aanvaar, het hy geglimlag. Helena het u nodig. En Reino. Julle het lewe teruggebring in hierdie huis. Daardie nag, nadat hy van Luise afskeid geneem het, het Gustaf nie dadelik na sy kamer teruggekeer nie. In plaas daarvan het hy na die herehuis se biblioteek gegaan, 'n elegante kamer, maar selde gebruik in die afgelope jare. Iets wat Reino vroeër gesê het, het hom geïntrigeer. Die seun het terloops genoem dat daardie ou leers in die kelder vreemde foto's van Helena gehad het toe sy kleiner was. Leers in die kelder. Gustaf kon nie onthou dat hy dokumente daar gestoor het nie. Helena se amptelike mediese leer was in 'n veilige digitale stelsel en sommige fisiese kopieë het in die mediese kantoor op die eerste verdieping gebly. Gedryf deur 'n rustelose nuuskierigheid, het Gustaf na die herehuis se kelder afgegaan. Dit was 'n ruim, goed onderhoude, maar selde besoekte plek, hoofsaaklik gebruik vir die stoor van ou toerusting en dokumente sonder onmiddellike belang. Na 'n paar minute se soek tussen stowwerige rakke, het hy gevind wat Reino moes gesien het, 'n reeks blou leers met die logo van die ou Suid-Afrikaanse Neurologiese Instituut, waar Helena in haar vroeë jare aan eksperimentele behandelings onderwerp is. Gustaf het op 'n omgekeerde boks gesit en die eerste leer oopgemaak. Dit het roetine mediese verslae bevat, meestal duplikate van wat hy reeds geken het. Maar toe hy by die derde leer kom, het iets sy aandag getrek. Eksperimentele protokol 457 beperkte toegang hê. Die dokumente wat gevolg het, het sy bloed laat stol. Foto's van Helena op 4-jarige ouderdom, gesedeer met elektrodes aan haar klein liggaam vasgeheg. Verslae wat prosedures uiteengesit het wat nooit met hom bespreek is nie. Aantekeninge oor langdurige beperking nodig hê en nadelige reaksies beheer met addisionele sedasie. Met groeiende afgryse het Gustaf besef dat sy dogter onderwerp is aan eksperimentele prosedures veel verder as wat amptelik aan hom gekommunikeer is. Erger nog, sommige van die prosedures was duidelik pynlik, te oordeel aan die aantekeninge oor intense fisiese reaksie en die noodsaaklikheid van immobilisasie. Die laaste bladsye van die leer was nog meer ontstellend, 'n vertroulikheidsooreenkoms onderteken deur die destydse direkteur van die instituut, Reino Botha, en 'n reeks vrywaringe wat nooit aan Gustaf voorgelê is nie. "My God," het hy gefluister terwyl hy naait in sy keel voel opkom. "Wat het hulle met jou gedoen, prinses?" Gustaf het alleen in die swak verligte kelder gesit, omring deur bewyse van sy dogter se lyding, en gehuil soos hy nie gehuil het sedert Patrice se dood nie. Hy het gehuil oor die verlore tyd, oor die verraaide vertroue, oor die pyn wat Helena stilweg verduur het. En toe, stadig, het die pyn plek gemaak vir iets meer, 'n ysterharde vasberadenheid, 'n duidelikheid van doel wat hy jare lank nie gevoel het nie.
Helena het gekommunikeer. Helena het teruggekom. En nou het hy geweet dat die pad na haar herstel baie anders sou wees as wat hy hom voorgestel het. Nie meer eksperimentele behandelings of indringende prosedures nie. Van daardie oomblik af sou elke stap met liefde, respek en waardigheid geneem word. Met die leers veilig onder sy arm, het Gustaf die kelder se trappe opgeklim, die duisternis agtergelaat en die lig binne gegaan. Die ontdekking van die dokumente in die kelder het Gustaf diep verander. Die man wat voorheen blindelings die mediese establishment vertrou het, het nou elke prosedure, elke medisyne, elke aanbeveling bevraagteken. Die blou leers met hul onweerlegbare bewyse van mediese misbruik, het terselfdertyd sy obsessie en sy grootste motivering vir verandering geword. Die oggend na die ontdekking het hy 'n dringende vergadering met Marcus en die hooflede van die mediese span belê. Met die dokumente metodologies op die konferensietafel georganiseer, het Gustaf 'n oënskynlike kalmte gehandhaaf wat die interne storm gemasker het. Het iemand hier geweet hiervan, het hy gevra nadat hy verduidelik het wat hy gevind het. Die swaar stilte is slegs deur die geluid van die ligversorger gebreek. Marcus, sigbaar bleek, was die eerste om te praat. Meneer Van Zyl, ek kan u verseker dat geen van die huidige professionele persone betrokke was by hierdie prosedures nie. Die Neurologiese Instituut het 5 jaar gelede 'n volledige herstrukturering ondergaan, na klagtes van twyfelagtige praktyke. Klagtes wat nooit my ore bereik het nie, het Gustaf teruggekap, sy stem beheers maar snydend. Terwyl ek fortuine in sogenaamd revolusionêre behandelings belê het, is my dogter as 'n proefkonyn gebruik. Een van die oudste fisioterapeute, Claudia Smit, het sinneagtig haar keel skoongemaak. Daar was gerugte oor Reino Botha en sy span. Sommige professionele persone het geweier om met hom te werk, maar niks is amptelik bewys nie. Tot nou toe, het Gustaf bygevoeg, terwyl hy na die dokumente gewys het. Van hierdie oomblik af sal ons radikale veranderinge in Helena se sorg implementeer. Hy het toe sy nuwe plan uiteengesit, drastiese vermindering van medisyne, uitskakeling van indringende prosedures, fokus op natuurlike terapieë en stimulasie deur menslike kontak en speelse aktiwiteite. Die mediese span sou tot die noodsaaklike verminder word en professionele persone met 'n gehumaniseerde benadering sou geprioritiseer word. Maar meneer Van Zyl, het een van die neurologe geprotesteer, sommige van hierdie medisyne is noodsaaklik om Helena se toestand te stabiliseer. Stabiliseer, het Gustaf met bitter ironie gevra. Vir 10 jaar het my dogter stabiel gebly, roerloos en stil. Dit was eers toe sy per ongeluk van 'n trap afgeval het, vry van al die mediese toerusting, dat sy tekens van bewussyn getoon het. Lyk dit nie vir u betekenisvol nie, dokter? Niemand het dit gewaag om teen daardie logika te stry nie. Die vergadering het geëindig met duidelike instruksies, volledige hersiening van alle behandelings, onmiddellike vermindering van 5 spesifieke medisyne en voorbereiding van nuwe terapeutiese plan gesentreer op Helena se emosionele en sosiale behoeftes, nie net op haar neurologiese toestand nie. Terwyl die dokters en terapeute die kamer verlaat het, sigbaar ongemaklik, het Marcus gebly vir 'n private gesprek. Ek kan die onverdedigbare nie verdedig nie, het die neuroloog met duidelike opregtheid gesê. Wat met Helena gedoen is onvergeeflik. Maar ek vra u om medisyne nie heeltemal af te skryf nie. Daar is werklik voordelige benaderings wat haar in hierdie nuwe fase kan help. Gustaf het die man voor hom bestudeer. Marcus was 'n konstante oor die afgelope 6 jaar, altyd toegewyd en oënskynlik opreg in sy besorgdheid oor Helena. U bly, het hy uiteindelik besluit. Maar met een voorwaarde, absolute deursigtigheid. Elke prosedure, elke medisyne, elke teorie moet in terme verduidelik word wat 'n leek kan verstaan. En niks sal gedoen word sonder dat ek ten volle oortuig is van die noodsaaklikheid en veiligheid daarvan nie. Die dokter het met duidelike verligting geknik. Dit is meer as regverdig. In die daaropvolgende weke het die Van Zyl landgoede metamorfose ondergaan. Onnodige mediese toerusting is verwyder wat meer verwelkomende ruimtes geskep het. Helena se kamer, voorheen soortgelyk aan 'n ietjie, het geleidelik verander in 'n omgewing geskik vir 'n 10-jarige meisie, met mure geverf in sagte blou skakerings, haar gunsteling kleur en rakke met boeke en speelgoed binne bereik van haar oë. Die vermindering van die medisyne, noukeurig gemonitor, het 'n wyse besluit gebleik te wees. Weg van die chemiese skemerkelkie wat haar permanent gesedeer gehou het Helena al hoe meer bewussyn en interaksie vermoë getoon. Pa, het sy eendag geroep, terwyl Gustaf vir haar by die venster gelees het.
Hy het dadelik die boek toegemaak, aandagtig. Ja, prinses. Seer gehad, het sy met sigbare inspanning uitgespreek. Voorheen seer gehad. Gustav het gevoel asof 'n onsigbare hand sy hart vasgryp. Wat het seer gekry, my liefie? Die behandelings. Helena het 2 keer geknip, haar teken vir 'n ja. Ek is so jammer, prinses, het hy gefluister, terwyl hy teen die trane geveg het. Ek het nie geweet nie. Ek sweer ek het nie geweet nie. Nou nie, het sy voortgegaan, elke woord 'n oorwinning oor die liggaam wat haar so lank gevange gehou het. Nou goed. Daardie eenvoudige gesprek het alles bevestig wat Gustav moes weet. Sy dogter was nie net teenwoordig en bewus nie, sy het herinneringe gehad, het verstaan wat met haar gebeur het, en was in staat om haar ervarings te kommunikeer. Die revolusie in Helena se sorg het saamgeval met 'n ander beduidende ontwikkeling. Die ou skuur agter op die eiendom, voorheen gebruik vir die stoor van tuintoerusting, is heeltemal opgeknap. Onder Gustav se direkte toesig en met Reino se entoesiastiese voorstelle, het die ruimte in iets heeltemal niets verander. Dit sal Helena se kunstatelier wees, het Gustav vir Luise verduidelik, terwyl hulle die werkers dopgehou het wat groot vensters geïnstalleer het wat oorvloedige natuurlike lig sou toelaat. Met toegangshellings, tafels aangepas by die hoogte van die stoel en allerhande artistieke materiaal wat ons kan vind. Dit is 'n wonderlike idee, het Luise goedgekeur, terwyl sy haar seun dopgehou het wat tussen die werkers gehardloop het en ongevraagde toesig aangebied het. Helena lyk regtig verbind wanneer sy saam met Reino teken. Meer as dit, het Gustav bygevoeg. Die arbeidsterapeute glo dat kuns 'n manier kan wees vir haar om fyn motoriese beheer te herwin. En selfs al is dit nie, is dit iets wat vreugde bring, wat, het ek te laat ontdek, net so belangrik is soos enige mediese behandeling. Die ateljee was in rekordtyd gereed. Wit mure sou dien as 'n leedoek vir toekomstige muurskilderye, kleurvolle rakke het potteverf, potlode, borsels, klei en ander materiale vertoon. 'n Spoorstelsel aan die plafon sou toelaat dat doeke en papiere op verskillende hoogtes en hoeke geposisioneer word, wat aanpas by Helena se fisiese beperkings. Die opening was 'n klein familiegeleentheid. Gustav, Luise en Reino het Helena in haar gemotoriseerde stoel langs die klippad gelei wat die hoofhuis met die ateljee verbind het. Der Marcus was ook teenwoordig, sowel as der Paula, die nuwe arbeidsterapeut wat gespesialiseer het in kunstterapie. Wat dink jy, prinses, het Gustav gevra, terwyl hy angstig sy dogter se reaksie dopgehou het. Helena het die ruimte met groot oë waargeneem, haar blik het stadig elke detail van die helder omgewing geskandeer. Toe sy uiteindelik gepraat het, was haar stem fermer as ooit. My plek? Reino het dadelik gehardloop om die vriendin elke beskikbare materiaal te wys, en met kinderlike entoesiasme verduidelik hoe om dit te gebruik. Kyk, Helena. Daar is blou verf van alle skakerings. En hierdie borsels is spesiaal, der Paula het gesê dit is makliker om vas te hou. Die eerste kunstterapie sessie het net daar begin, onbeplan. Der Paula het gehelp om 'n doek voor Helena te plaas en 'n wye kwas aan haar hand aangepas, wie se bewegings nog uiters beperk was. Reino het 'n paar blou verf in 'n aangepaste palet gemeng. Wat van ons begin met iets eenvoudig, het die terapeut voorgestel. Net om die beweging van die kwas op die doek te voel. Wat daarna gebeur het, het almal verras. Met geweldige inspanning, maar ook met sigbare vasberadenheid, het Helena haar hand met die kwas beweeg en 'n beweerige blou lyn op die wit doek geskep. Toe nog een en nog een. Sy verf die lig, het Reino uitgeroep terwyl hy verwonderd gekyk het. Dit was nie presies 'n herkenbare lig nie, maar eerder vlekke en onreëlmatige lyne in verskillende skakerings van blou. Tog was daar intensie in daardie bewegings, 'n doel wat die fisiese beperkings oorskry het. Aan die einde van 'n uur, toe Helena uiteindelik moegheid getoon het, het die doek 'n abstrakte komposisie vertoon wat oorwegend blou was, met sommige areas van onaangeraakte wit wat 'n effek van helderheid geskep het. Dit is pragtig, Helena, het Gustav opreg gesê, ontroerd nie net deur die skildery self nie, maar deur wat dit verteenwoordig het, sy dogter wat haarself uitdruk, iets uit niks skep, aktief deelneem aan die wêreld. Lig, het Helena bevestig, terwyl sy na haar werk gekyk het. Dagpark. Almal het dadelik verstaan, sy het die lig van die dag in die park geskilder, toe alles verander het. Daardie eerste skildery was net die begin. In die daaropvolgende weke het Helena al hoe meer tyd in die ateljee deurgebring.
Haar krag en motoriese beheer het geleidelik verbeter, wat haar toegelaat het om verskillende materiale en tegnieke te verken, altyd met blou as die oorheersende kleur. Die skilderye, aanvanklik abstrak, het meer herkenbare vorme begin aanneem. Sirkels wat die son voorgestel het. Golwende lyne wat water opgeroep het. Vlekke wat aan blomme of bome herinner het. Reino was haar konstante metgesel in hierdie kreatiewe sessies. Soms het hy langs haar geverf, ander kere het hy blootgesels, stories van die skool of planne vir nuwe avonture saam gedeel. Wanneer jy jou bene beter kan beweeg, gaan ons daardie boomhuis bou waarvan ek jou vertel het hy beplan, terwyl hy Helena gehelp het om van kleur te verander. Ek sal jou pa vra om iemand te huur om die hoofstruktuur te maak, maar ons sal alles self versier. Helena het geglimlag, 'n glimlag nog asimetries en moeisaam, maar opreg. Haar vermoë om gesigsuitdrukkings te maak het ook konstant verbeter, nog 'n bewys dat die neurale verbinding sterker geword het. Op 'n besonder geïnspireerde oggend het Helena geskep wat almal as haar meesterstuk tot dusver beskou het, 'n komposisie in skakerings van blou en wit wat, alhoewel nog abstrak, duidelike gevoel van opwaartse beweging opgeroep het, soos iemand wat opstyg. Dit is ek, het sy verduidelik toe Gustav oor die skildery gevra het. Opstyg. Vry. Daardie aand, nadat Helena aan die slaap geraak het Gustav Luise op die stoep gevind, besig om na die sterre te kyk. Dit het 'n gewoonte geword om aan die einde van die dag 'n paar oomblikke van rustige gesprek te deel, waarnemings oor Helena se vordering en ander refleksies uit te ruil. Sy kom regtig terug na ons toe, het Gustav gesê, terwyl hy by die huishoudster aangesluit het. Elke dag, bietjie meer. Luise het sag geglimlag. Ek dink sy was nooit regtig afwesig nie. Net vasgevang, onbekwaam om die buitewêreld te bereik. Dit is 'n poëtiese manier om dit te sien, het hy gereflekteer. En waarskynlik waar. Hulle het 'n paar gemaklike oomblikke in stilte gebly, totdat Gustav 'n onderwerp aangeroer het wat hy al dae lank oorweeg het. Ek oorweeg dit om openbaar te maak wat by die Neurologiese Instituut gebeur het hy gesê. Nie net vir Helena nie, maar vir hoeveel ander kinders soortgelyke misbruik in die naam van die wetenskap mag deurmaak. Luise het pynsend geknik. Dit sal 'n moeilike stryd wees. Kragtige instellings beskerm hulself. Ek het die hulpbronne om hulle die hoof te bied, het Gustav met rustige vasberadenheid gesê. En gedokumenteerde bewyse. Belangriker nog, ek het die waarheid aan my kant. Reken op ons ondersteuning, het Luise gesê. Reino en ek sal aan julle kant wees, maak nie saak wat gebeur nie. Gustav het 'n golf van dankbaarheid gevoel vir hierdie vrou wat so onverwags en transformerend in sy lewe gekom het. Weet u, Luise, soms dink ek dit was die noodlot wat u en Reino na hierdie huis gebring het. Ek verkies om te glo dit was iets eenvoudiger, het sy geglimlag. Twee gebroke families wat saam 'n manier gevind het om mekaar te voltooi. Die frase het in Gustav se gedagtes bly ego lank nadat hulle afskeid geneem het. Twee gebroke families wat mekaar voltooi het. Dit was waar, hy en Helena, Luise en Reino het saam iets nuuts gevorm, iets wat nie maklik gedefinieer of geetiketeer kon word nie, maar wat gewerk het, wat genees het, wat ou leemtes gevul het. Die volgende dag het Gustav se advokaat by die Herehuis aangekom om die regsprosedures teen die Neurologiese Instituut en die dokters wat by die misbruikbehandelings betrokke was, te begin. Reino Botha, die hoofverantwoordelike, is 2 jaar tevore oorlede, maar baie van sy medewerkers was steeds aktief in die gesondheidsstelsel. Dit sal 'n komplekse proses wees, het advokaat Alex Stein gewaarsku, terwyl hy die dokumente ontleed het. Dit sal gevegte van mediese kundiges, teenstrydige getuienisse en sekerlik pogings tot skikking om die saak stil te maak behels. Ek stel nie belang in skikkings nie, het Gustav ferm geantwoord. Ek wil hê die waarheid moet aan die lig kom, dat die verantwoordelikes gestraf word, en dat prosedures verander word om ander kinders te beskerm. Advokaat Alex het geknik, sy kliënt se vasberadenheid bewonder. In daardie geval sal ons Helena moet voorberei om moontlik te getuig, binne haar beperkings. Haar getuienis, selfs al is dit bygestaan, sal 'n kragtige impak hê. Die idee om Helena bloot te stel aan die stres van 'n regsproses het Gustav bekommer, maar hy het die noodsaaklikheid verstaan. Hy sou dit sorgvuldig met haar bespreek, met respek vir haar mening en haar perke. Terwyl die regsapparaat begin beweeg het die lewe in die Van Zyl landgoed sy transformasie voortgesit. Die voorheenkoue en wit mure het nou Helena se kleurvolle skilderye vertoon. Die voorheen stille gange het met gesprekke en af en toe gelag weergalm.
Een middag terwyl Helena en Reino in die ateljee onder toesig van der Paula geverf het die seun 'n opmerking gemaak wat die nuwe werklikheid perfek vasgevang het. Helena, ons is nou soos broer en suster. Ons woon in dieselfde huis, ons eet saam, ons speel saam. Net die papier ontbreek wat sê dit is waar. Helena het na haar vriend gekyk, haar blou oë het elke dag met 'n groter helderheid geskitter. Met inspanning, maar sigbare vasberadenheid, het sy geartikuleer. Ja, broer en suster. Reino het breed geglimlag. Dan is dit besluit. Ek sal met my ma en jou pa praat. Hulle hou ook baie van mekaar, het jy geweet. Gister het ek hulle laat op die stoep gesien gesels en jou pa het gelag. Hy het voorheen amper nooit gelag nie. Helena het net geglimlag in antwoord, maar haar oë het meer gekommunikeer as wat woorde sou kon. Daar was 'n wysheid in daardie blik, 'n diepgaande begrip wat haar ouderdom en haar toestand oorskry het. Daardie nag, terwyl hy Helena vir die nag reggemaak het Gustav iets anders in haar uitdrukking opgemerk, 'n vasberadenheid, 'n kommunikatiewe dringendheid. Wat is dit, prinses? Wil jy my iets vertel? Met sigbare inspanning het Helena woorde gevorm wat die loop van al haar lewens sou verander. Ek wil loop. Helena se verklaring, daardie twee eenvoudige maar kragtige woorde, het 'n nuwe fase in die gesin se reis ontketen. Ek wil loop was nie net 'n begeerte nie, dit was 'n verklaring van voorneme, 'n selfopgelegde doelwit deur 'n meisie wat vir 10 jaar as onbekwaam tot enige beduidende vordering beskou is. Gustav het dadelik te Marcus en ander spesialiste geraadpleeg. Die menings was verdeeld en versigtig. Ons moet realisties wees, het die fisioterapeut, Dr. Paul van Wyk, gewaarsku, terwyl hy die nuutste toetse bestudeer het. Die spieratrofie is ernstig na soveel jare van onbeweeglikheid. Die bene is verswak. Die motoriese beheer is nog uiters beperk. Maar nie onmoontlik nie, het Gustav aangedring, op soek na enige skriffie hoop. Dr. Marcus, wat Helena se buitengewone reis die afgelope maande aanskou het, was meer optimisties. Onmoontlik is 'n woord wat ek geleer het om in haar geval te vermy. Sy het ons al soveel keer verras. Dit sou egter 'n stadige, potensieel frustrerende proses wees, met baie klein, geleidelike doelwitte. Toe Gustav hierdie inligting aan Helena oorgedra het hy verwag om teleurstelling in haar oë te sien. In plaas daarvan het hy slegs daardie rustige vasberadenheid gevind wat haar kenmerk geword het. Stadig het sy moeilik geartikuleer. Maar ek sal. Reino, wat die gesprek gevolg het dadelik entoesiasties geraak. Natuurlik sal jy, Helena. En ek sal jou help. Ons sal elke dag oefen soos Olimpiese atlete. Die seun se opgewondenheid was aansteeklik. Onder die professionele toesig van die nuwe rehabilitasiespan is 'n persoonlike program ontwikkel. Dit het begin met eenvoudige passiewe oefeninge, sagte beweging van die bene deur terapeute om atrofie te verminder en sirkulasie te stimuleer. Dit het gevorder tot pogings tot minimale vrywillige beweging met behulp van spesiale toestelle. Helena het elke sessie met indrukwekkende erns vir iemand so jonk aangepak. Haar gesig het gereeld met inspanning gekrimp, sweetdruppels het op haar voorkop gevorm terwyl sy probeer het om neurologiese opdragte uit te voer wat vir ander triviaal sou wees. Sy het meer dissipline as baie volwassenes wat ek behandel het Dr. Annelie Fourie, 'n spesialis in pediatriese neurologiese rehabilitasie, bewonderend opgemerk. Reino het die nie-amptelike assistent van die mediese span geword. Hy was byna by alle sessies teenwoordig en het Helena met sy onuitputlike entoesiasme aangemoedig. In die pauses tussen formele terapieë het hy speletjies en aktiwiteite uitgevind wat, toevallig, presies die spiere en bewegings geoefen het wat Helena moes versterk. Kom ons speel musiekstandbeeld, het hy voorgestel, terwyl hy musiek op die klein radio in die kamer aangeskakel het. Wanneer die musiek stop, moet jy probeer om die vinger te beweeg waarna ek wys. Luise het die interaksie van die kinders met 'n mengsel van trots en bewondering dopgehou. Een middag het sy Gustav in sy kantoor gevind, besig om mediese verslae te hersien. Reino neem sy rol as fisioterapeut-assistent baie ernstig op, het sy geglimlag. Gustav het sy oë opgelig, die moegheid was duidelik, maar ook 'n sprankie hoop wat vir soveel jare afwesig was. Hy het 'n natuurlike gawe. Die terapeute sê Helena reageer beter wanneer hy teenwoordig is. Dit was nog altyd so, het Luise saamgestem, terwyl sy gaan sit het na Gustav se uitnodigende gebaar. Reino maak op 'n spesiale manier kontak met mense.
Op skool was dit altyd hy wat die geïsoleerde kinders of diegene met probleme genader het. Hoe het u hom so groot gemaak, het Gustaf met opregte nuuskierigheid gevra. So empaties, so stralend. Luise het vir 'n oomblik nagedink. Ek dink deel daarvan is sy eie aard. Maar ook weet u, meneer Van Zyl, ons het nie 'n maklike lewe gehad nie. Reino se pa het ons verlaat voordat hy gebore is. Ons het swaar kry deurgemaak wat ons wêreldbeskouing gevorm het. As jy nie veel het nie, leer jy om die essensiële te waardeer, liefde, vriendelikheid, die krag van menslike verbindings. Gustaf het peinsend geknik. Beatrice het iets soortgelyks gesê. Sy het uit 'n eenvoudige familie gekom, terwyl ek met voorregte groot geword het. Sy het altyd gesê, ek ken die prys van alles en die waarde van niks. Hy het melancholies geglimlag. Sy was reg, natuurlik. Ek het te lank geneem om daardie les te leer. Die stilte wat gevolg het, was gemaklik gelaai met wederwysige begrip. Dit was Gustaf wat dit uiteindelik gebreek het. Luise, daar is iets wat ek oorweeg het oor die toekoms. Oor ons almal. Sy het haar oë opgeslaan, nuuskierig. Helena en Reino is nou onafskeidbaar. Dit is duidelik dat hulle 'n band gevorm het wat albei ontsaglik bevoordeel. Ek het met my prokureurs gesels oor die moontlikheid om. Hy het gehuiwer op soek na die regte woorde. Om hierdie verbinding te formaliseer. Hoe so, het Luise gevra, nie heeltemal seker wat hy voorgestel het nie. Gedeelde voogdyskap, aanvanklik, het Gustaf verduidelik. U sal amptelik 'n wettige voog van Helena word, net soos ek van Reino. Uiteindelik kan ons formele aanneming oorweeg, as almal saamstem. Luise se oë het van verrassing groot geword. Dit is onverwags. Dit is net 'n idee, het Gustaf gehaas om te verduidelik. Iets om vir die toekoms te oorweeg. Veral omdat die proses teen die neurologiese instituut lank en potensieel uitputtend sal wees. Helena sal alle moontlike ondersteuning nodig hê. Luise het stadig geknik en die voorstel verwerk. Ek moet daaroor dink, met Reino praat. Dit is 'n belangrike besluit. Natuurlik, neem die tyd wat u nodig het Gustaf ingestem. Dit is net iets waaroor ek nagedink het, terwyl ek sien hoe ons lewens so onverwags verweef geraak het. Terwyl hierdie gesprek in die kantoor plaasgevind het, het 'n ewe betekenisvolle oomblik in Helena se kamer plaasgevind. Reino het die terapeute oortuig om hom 'n ander benadering in die aandoefeninge te laat probeer. Helena, kom ons speel 'n nuwe speletjie, het hy voorgestel, terwyl hy homself langs die spesiale bed posisioneer waar sy gerus het na die oggendfisioterapie sessie. Dit word kommandant en soldaat genoem. Ek is die kommandant en ek sal opdragte gee aan dele van jou liggaam, en jy probeer doen wat ek sê, reg. Helena het 2 keer geknip, haar teken vir 'n ja. Fantasties, het Reino opgewonde uitgeroep. Eerste opdrag, regterwysvinger, lig op. Met sigbare inspanning het Helena daarin geslaag om die aangeduide vinger effens op te lig. Ongelooflik. Nou, regterpols, draai. Hierdie opdrag was moeiliker. Helena het intens gekonsentreer, haar voorkop gefrons van die inspanning. Na 'n paar sekondes het haar pols beweeg, slegs 'n paar millimeter, maar dit was 'n onmiskenbaar vrywillige beweging. Die speletjie het vir byna 'n halfuur voortgegaan, met Reino wat die opdragte aangepas het op grond van Helena se reaksies, en instinktief die perfekte balans tussen uitdaging en moontlikheid gevind het. Laaste opdrag van die dag, het hy uiteindelik aangekondig, terwyl hy tekens van moegheid by Helena opgemerk het. Die moeilikste van alles, glimlag. Hierdie opdrag het Helena dadelik uitgevoer, 'n stralende glimlag het haar gesig verlig. Jy is die beste soldaat wat ek nog ooit gehad het Reino met komiese erns verklaar. Toe, terwyl hy nader geleun het, asof hy 'n belangrike geheim deel, het hy bygevoeg, môre gaan ons iets nog lekkerder probeer. Ek sal 'n spesiale geskenk bring. Die volgende dag, soos beloof, het Reino in Helena se kamer verskyn met 'n pakkie toegedraai in kleurvolle papier. Maak oop, het hy aangemoedig, terwyl hy die pakkie op haar skoot geplaas het. Met die hulp van mevrou Karren, wat die interaksie toesig gehou het Helena daarin geslaag om die papier te skeur, wat 'n geel rubber eentjie onthul het, effens verslete, maar onberispelik skoon. Dit was myne toe ek 'n baba was, het Reino trots verduidelik. My ma het al hierdie dinge in 'n boks gebêre. Hierdie eentjie het my geleer om in die bad te loop, het jy geweet. Ek het gestaan en probeer om dit te bereik. Nou sal dit jou ook help.
Helena het na die eenvoudige speelding gekyk asof dit 'n kosbare skat was. Haar oë het vol trane geword, nog 'n vermoë wat onlangs teruggekeer het. Dankie, het sy versigtig geartikuleer. Reino het geglimlag, tevrede. Dis niks. En weet jy wat nog? Ek het 'n superbelangrike idee. As dit met die hande en arms werk, moet ons ook jou bene begin oefen. Wat van ons probeer vandag staan? Mevrou Karen het dadelik ingegryp. Reino, dit is te gevorderd. Helena het nog nie genoeg krag in haar bene om haar eie gewig te dra nie. Maar sy sal nie alleen wees nie, het Reino met onberispelike kinderlike logika geargumenteer. Ek sal vashou. En u kan ook help. Dit is net vir 'n sekondjie, sodat haar bene kan onthou hoe dit voel om te staan. Die huishoudster het gehuiwer, verdeel tussen versigtigheid en die moeilike taak om die seun se aansteeklike entoesiasme te weerstaan. Asseblief, het Reino aangedring. As dit nie werk nie, stop ons dadelik. Ek beloof. Ek wil, het Helena ingegryp, haar stem swak maar vasberade. Voor die uitdruklike wil van die pasiënt self, het mevrou Karen toegegee. Ons sal probeer, maar met groot versigtigheid. En as jy enige pyn voel, Helena, sal ons dadelik stop. Met noukeurige beplanning het hulle Helena op die rand van die spesiale bed geplaas, aangepas tot die perfekte hoogte. Reino het voor haar gaan staan en haar hande stewig vasgehou, terwyl mevrou Karen haar rug ondersteun het. Op 3 het Reino opdrag gegee, terwyl hy natuurlik die rol van kommandant van die operasie aangeneem het. 1, 2, 3. Met die ondersteuning van die 2 is Helena tot 'n semi-vertikale posisie opgelig. Haar bene, broos en geatrofieer deur onbruik, het sigbaar gebewe van die inspanning. Maar sy het tegnies gestaan, al was dit heeltemal ondersteun. Jy het dit reg gekry, het Reino gevier, sy gesig verlig van vreugde. Jy staan, Helena. Die oomblik het slegs 'n paar sekondes geduur voordat moegheid Helena gedwing het om terug te keer na die bed. Maar daardie sekondes was transformerend. Die gevoel van vertikaliteit, die wêreld vanuit 'n nuwe perspektief gesien, die swaartekrag wat haar liggaam anders getrek het, al hierdie ervarings het iets diep in Helena se brein gewek. Toe Gustaf daardie middag van 'n vergadering met die prokureurs teruggekeer het, het hy 'n stralende Helena gevind wat probeer het om haar prestasie te kommunikeer. Staande, het sy verduidelik, haar oë het geskitter. Ek het gestaan. Reino het dadelik die verhaal aangevul met al die besonderhede, sy entoesiasme het die paar sekondes van geassisteerde houding in 'n epiese prestasie verander. In plaas daarvan om kommer oor die ongemagtigde oefening te toon, het Gustaf almal verras deur die inisiatief te vier. Dit is buitengewoon. Ons sal hierdie aktiwiteit by die amptelike program insluit, met al die nodige voorsorgmaatreëls. Van daardie dag af het die staande oomblikke deel geword van Helena se daaglikse roetine. Aanvanklik slegs 'n paar sekondes, volledig ondersteun, het dit geleidelik ontwikkel tot langer periodes en met verminderde ondersteuning. 'n Spesiale loopraam is aangepas, wat haar toegelaat het om 'n deel van haar eie gewig te dra terwyl Reino langs haar geloop het en verbeelde avonture vertel het. Ons verken die Amazone reënwoud, het hy opgemaak terwyl hulle stadig deur die gang geloop het. Pas op vir daardie krokodil. En kyk net daardie reuse blou ara. Die vordering, alhoewel stadig volgens konvensionele standaarde, was buitengewoon gegeewe Helena se geskiedenis. Elke klein vooruitgang is as 'n groot oorwinning gevier, die eerste gedeeltelik onafhanklike stap, die eerste volledige draai van die enkel, die eerste keer dat sy vir 30 sekondes op die loopraam kon staan. Parallel met die fisiese vooruitgang het die geregtelike proses teen die neurologiese instituut media belangstelling begin trek. Aanvanklik het Gustaf probeer om die saak uit die kollig te hou en Helena se privaatheid te beskerm. Toe ander ouers egter begin na vore kom met soortgelyke stories van misbruik en ongemagtigde prosedures, het dit duidelik geword dat openbare blootstelling nodig sou wees om sistemiese verandering teweeg te bring. Daar kom ten minste 12 ander gevalle na vore, het advokaat Alex, die prokureur, tydens 'n opdateringsvergadering ingelig. Kinders met verskillende toestande onderwerp aan eksperimentele prosedures sonder behoorlike ingeligte toestemming van die ouers. Alles onder die toesig van Reino Botha, het Gustaf gevra. Die meeste ja. Maar daar is ander dokters betrokke, sommige nog aktief. Die saak groei, Gustaf. Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging dring aan op 'n interne ondersoek. Die nasionale vervolgingsgesag het belangstelling getoon. Die nuus was gelyktydig bemoedigend en ontstellend.
Aan die een kant het die waarheid aan die lig gekom en was daar 'n werklike moontlikheid van geregtigheid en verandering. Aan die ander kant het dit meer blootstelling, meer stres, meer emosionele eise vir almal, veral Helena, beteken. Op 'n aand na 'n besonder bedrywige dag met getuienis en regvergaderings, het Gustaf Luise op die stoep gevind, hul gewone plek vir aandgesprekke. "Hoe gaan dit regtig met haar?" het Luise gevra met verwysing na Helena. Agter al daardie dapperheid. Gustaf het diep gesug. Soms bang. Verward oor dele van haar verlede. Maar ook vasberade. Dit is asof die feit dat sy uiteindelik 'n stem het om uit te druk wat sy gelei het, vir haar bevrydend is. "En u?" het Luise saggies gevra, haar sagte oë het die lyne van moegheid op sy gesig bestudeer. "Ek." Gustaf het verras gelyk deur die vraag. "Ek funksioneer. Doen wat gedoen moet word." Dit is nie 'n antwoord nie, het Luise opgemerk met daardie direkte opregtheid wat deel van haar karakter was. "Hoe voel u, Gustaf? As pa, as man?" Die vraag het iets diep in hom geraak. Wanneer was die laaste keer dat iemand opreg besorg was oor sy emosionele welstand, en nie net oor sy besluite of hulpbronne nie? Skuldig, het hy uiteindelik erken, die woord het ontsnap asof dit 'n eie lewe gehad het. Verskeer deur skuld. "Ek het my dogter aan daardie monsters oorgegee. Ek het hulle geglo. Ek het betaal sodat hulle met haar kon eksperimenteer. Hoe kan ek myself daarvoor vergewe?" Luise het stilweg geluister en hom toegelaat om uiteindelik te verbaliseer wat hy maande lank gedraai het. En terselfdertyd het hy voortgegaan, woorde het nou vrylik gevloei, "Voel ek 'n woede wat ek nog nooit voorheen ervaar het nie, 'n koue woede wat my verteer as ek dink aan wat hulle met haar gedoen het, met ander kinders. Ek wil hulle heeltemal vernietig." Beide gevoelens is natuurlik, het Luise na 'n oomblik geantwoord. Die skuld van 'n pa wat, selfs met die beste bedoelings, nie sy dogter kon beskerm nie. Die regverdige woede teen diegene wat sy vertroue en haar hulpelose liggaam misbruik het. Sy het 'n pouse geneem en haar volgende woorde versigtig gekies. "Maar Helena het nou nie u skuld of u woede nodig nie. Sy het u krag, u hoop, u blik gerig op die toekoms nodig." Gustaf het daardie eenvoudige maar diepgaande woorde oorweeg. "Hoe het u so wys geword, Luise du Plessis?" 'n sagte glimlag het haar gesig verlig. "Dit is nie wysheid nie, Gustaf. Dit is net die helderheid wat kom wanneer jy genoeg storms oorleef het. Jy sien wat regtig saak maak." Op daardie oomblik, onder die sterre van 'n Kaapstadse nag, het iets subtiel tussen hulle verander. 'n Onsigbare versperring het opgelos. Dit was nog nie 'n verklaarde romanse nie, albei het te komplekse stories, te swaar verantwoordelikhede vir so 'n eenvoudigheid gedra. Maar dit was die erkenning van 'n spesiale verbinding, van 'n wederwysige begrip wat verder gegaan het as werkgewer en werknemer, selfs verder as toevallige vriende. "Oor u voorstel," het Luise na 'n lang gemaklike stilte gesê. "Die gedeelde voogdyskap, die moontlikheid om hierdie familie wat ons bou, te formaliseer." Gustaf het sy volle aandag op haar gefestig, sy hart het skielik vinniger geklop. "Reino en ek het gepraat," het sy voortgegaan. Hy is natuurlik verheug oor die idee. Vir hom is dit net om te formaliseer wat hy reeds voel, dat Helena sy suster is, dat hierdie huis sy tuiste is. "En u?" het Gustaf saggies gevra. Luise het geglimlag, haar oë het die sagte ligte van die tuin weerspieël. "Ek dink sommige families word gebore, ander word gevorm. Ons is op onverwagte maniere gevorm, deur pyn en genesing, uitdagings en alledaagse wonderwerke." Sy het 'n pouse geneem en diep asem gehaal. "Ja, ons aanvaar u voorstel. Ons sal hierdie familie formaliseer, met al die dokumente wat die prokureurs nodig ag." Gustaf het 'n golf van emosie gevoel wat so intens was dat hy vir 'n oomblik nie kon antwoord nie. Toe hy uiteindelik sy stem gevind het, was dit byna 'n fluistering. "Dankie." Dit was 'n eenvoudige woord, onvoldoende om die kompleksiteit van wat hy gevoel het uit te druk, maar Luise het verstaan, soos sy altyd verstaan het. Die oomblik is onderbreek deur die geluid van haastige voetstappe. Reino het by die stoep se deur verskyn, nog in sy slaapklere, sy oë groot van opgewondenheid. "Mamma. Meneer Gustaf. Kom vinnig. Helena wil iets wys." Verbaas het albei die seun na Helena se kamer gevolg. Daar het hulle haar op die rand van die bed gevind, die geel rubber eentjie stewig in een hand vasgehou, die ander op die loopraam wat strategies voor haar geplaas was. "Wat is dit, prinses?" het Gustaf versigtig gevra.
Helena het haar oë opgelig, daardie diep blou nou verlig deur 'n vurige vasberadenheid. Haar stem, fermer as ooit, het duidelik uitgespreek. Nou gaan ek loop, broer. Reino het homself aan die ander kant van die loopraam geposisioneer en sy hande bemoedigend uitgesteek. Ek is hier, Helena. Jy kan dit doen. Met geweldige inspanning, swaar steunend op die loopraam, het Helena opgestaan. Haar bene, nog broos maar versterk deur maande se oefeninge, het haar gewig gedra. Toe, in 'n beweging wat gelyk het asof dit elke gram van haar energie verbruik, het sy 'n stap vorentoe geneem. Een enkele stap. Klein, onseker, bewerig. Die belangrikste stap van haar lewe. Daardie eerste onafhanklike stap van Helena het 'n stortvloed van transformasies in die daaropvolgende 6 maande ontketen. Wat begin het as 'n reis van fisiese herstel het 'n volledige revolusie geword, wat nie net Helena se liggaam nie, maar die hele familiestruktuur, die van Zyl landgoed en uiteindelik die behandelingsstelsel vir kinders met neurologiese toestande regoor die land herdefinieer het. Die nuus van Helena se buitengewone vordering het vinnig deur die mediese gemeenskap versprei. Aanvanklik met skeptisisme ontvang, het dit gou die aandag getrek van neuroloë en fisioterapeute wat belangstel om haar geval te dokumenteer en te bestudeer. Marcus, nou stewig geposisioneer as 'n voorstander van die gehumaniseerde benadering wat vir Helena gewerk het die besoeke en studies noukeurig gekoördineer en verseker dat die meisie nooit as 'n voorwerp van wetenskaplike nuuskierigheid behandel is nie. Helena se geval daag verskeie gevestigde neurologiese paradigmas uit, het hy tydens 'n mediese konferensie in Kaapstad verduidelik. Dit is nie net die fisiese herstel wat merkwaardig is nie, maar die spoed waarmee nuwe neurale verbindings gevorm word. Dit is asof haar brein 'n verlore dekade inhaal. In die Herehuis het die daaglikse roetine heeltemal verander. Die voorheen stille gange het nou weer galm met die geluid van lewendige musiek wat Reino as 'n klankbaan vir Helena se staptogter gekies het. Die tuin, voorheen onberispelik en onaangeraak, is aangepas met plat paadjies en strategies geplaaste handreëlings sodat Helena buite kon oefen. Die kunstatelier het op onverwagte maniere gefloreer. Helena se skilderye, aanvanklik abstrakte uitdrukkings van onderdrukte emosies, het ontwikkel tot meer gestruktureerde komposisies, altyd oorheers deur verskillende skakerings van blou, die kleur wat haar handtekening geword het. Verrassend genoeg het sommige van hierdie werke opregte belangstelling begin trek. Dit het alles begin toe advokaat Alex, tydens een van sy besoeke om oor die geregtelike proses op te dateer, een van die skilderye aan die muur van Gustaf se kantoor opgemerk het. Dit is indrukwekkend, het hy gesê, terwyl hy nader gekom het om die komposisie in blou en wit beter te ondersoek. Dit herinner amper aan 'n kontemporêre Rothko, maar met 'n meer oseaniese energie. Van wie is dit? Van Helena, het Gustaf met duidelike trots geantwoord. Dit is deel van haar arbeidsterapie. Die advokaat, wat benewens sy regloopbaan ook 'n bekende versamelaar van kontemporêre kuns was opreg beïndruk. Dit is nie net terapie nie, Gustaf. Hier is ware artistieke uitdrukking. Het u al daaraan gedink om dit uit te stal? Die idee het aanvanklik absurd gelyk, maar dit het 'n saadjie geplant. Na konsultasie met Helena, wie se kommunikasievaardighede voortdurend verbeter het Gustaf 'n klein informele uitstalling in die Herehuis se tuin georganiseer. Hy het 'n paar vriende uit die Kaapstadse kunsbaan genooi en die werke aangebied as deel van 'n kunsterapieprojek. Die resultaat het almal verras. 3 skilderye is dadelik daar aangekoop vir aansienlike bedrae wat ten volle aan 'n nuwe stigting geskenk is wat Gustaf besig was om te struktureer. Die Helena van Zyl Instituut vir Gehumaniseerde Behandeling van Kinders met Neurologiese Uitdagings. Die stigting het direk ontstaan uit die ervarings van die geregtelike proses teen die Neurologiese Instituut, wat nou nasionale proporsies aangeneem het. 11 ander gevalle is amptelik aan die hoofproses gekoppel, wat 'n kollektiewe aksie gevorm het wat sistemiese misbruikpraktyke blootgelê het. Die media het die saak breedvoerig gedek, met Helena wat as 'n simbool van weerstand en hoop na vore gekom het. Die belangrikste ding is nie net die straf van die verantwoordelikes nie, het Gustaf in 'n seldsame onderhoud verduidelik. Dit is die verandering in praktyke en protokolle om te verseker dat ander kinders nie deurgaan wat Helena deurgemaak het nie. Elke kind is 'n volledige persoon, nie net 'n kliniese geval nie. Die van Zyl landgoed, voorheen 'n geïsoleerde vesting van pyn en wanhoop, het begin oopgaan vir die wêreld. Die mediese span is tot die noodsaaklike verminder en slegs professionele persone wat die filosofie van persoon-gesentreerde behandeling gedeel het, is behou, nie net die toestand nie.
Op 'n besonder betekenisvolle dag het Reino van skool af teruggekeer met 'n idee wat die familiedinamika weer sou verander. Helena moet ook studeer, het hy verklaar met die onwrikbare oortuiging van sy pas 9 jaar. Sy is super slim, sy het net nie die kans gehad om die skoolse dinge te leer nie. Die waarneming, eenvoudig maar diepgaande, het gelei tot die aanstelling van 'n pedagoog wat gespesialiseer het in inklusiewe onderwys. Verrassend genoeg is ontdek dat Helena, self sonder formele onderwys, aansienlike kennis opgedoen het bloot deur jare lank aan gesprekke om haar blootgestel te wees. Haar begrip van taal was gevorderd, en sy het 'n besondere aanleg vir wiskunde en kuns getoon. Dit is asof sy jare lank alles waargeneem en verwerk het, sonder om te kon interaksie hê, het Liliana Terron, die pedagoog, na die aanvanklike evaluasies verduidelik. Nou dat die kommunikasiehindernisse afneem, kom al hierdie gestoor kennis na vore. Die verhouding tussen Helena en Reino het die middelpunt van die familietransformasie gebly. Die seun het natuurlik die rol van beskermende broer, aanmoediger en soms sterk en verrassend normale dinamika vir 2 kinders wie se lewens alles behalwe konvensioneel was, aangeneem. Jy moet die potlood so gebruik, Helena, het hy haar geïnstrueer terwyl hulle saam huiswerk gedoen het. Hou dit stywer vas. Nee, nie so nie. Dit lyk soos 'n krapgryper. Helena, wie se spraak nou uitkort, maar volledige sinne bestaan het met valse verontwaardiging geantwoord, ek doen my eie manier. Hierdie nie ontdekte vermoë om 'n eie mening uit te spreek en self sagkens te verskil, is deur almal om haar gevier as 'n mylpaal net so belangrik soos die fisiese vooruitgang. Die meisie wat jare lank as 'n passiewe ontvanger van sorg behandel is, het nou 'n stem gehad, letterlik en figuurlik. Die verhouding tussen Gustav en Luise het ook ontwikkel, subtiel maar betekenisvol. Wat as 'n streng professionele verhouding begin het verander in 'n vennootskap, diep vriendskap en geleidelik iets meer. Daar was geen haas of druk nie, albei het komplekse stories en enorme verantwoordelikhede gedra. Maar daar was onthullende oomblikke, langdurige aanraking van hande wanneer dokumente uitgeruil is, blikke wat 'n sekonde langer as nodig aangehou het, aandgesprekke op die stoep wat tot dagbreek geduur het. Julle weet almal merk dit op, het Reino eendag tydens ontbyt gesê, met die ontwapenende openhartigheid tipies van kinders. Dat julle van mekaar hou. Soos regtig van mekaar hou. Gustav het aan sy koffie verstik, terwyl Luise probeer het om haar kalmte te bewaar. Reino, dit is nie 'n onderwerp vir ontbyt nie, het sy saggies berispe. Wanneer dan, het die seun onversteurd volgehou. Met middagete. Met aandete. Helena en ek wag al maande dat julle uitgesorteer word. Helena, wat in haar aangepaste stoel vir maaltye gesit het bygedra met haar nie ontdekte sin vir humor, baie stadig julle twee. Die gelag wat gevolg het die spanning gebreek, maar die kinders se waarneming het in die lig bly hang, 'n waarheid wat nie meer geïgnoreer kon word nie. Die formalisering van die familiebande het in 'n versnelde tempo plaasgevind na hierdie episode. Die regsprosesse vir gedeelde voogdyskap is afgehandel, wat Gustav sowel as Luise toegelaat het om besluite vir beide kinders te neem. Helena en Reino was nou amptelik broer en suster voor die wet, alhoewel dit vir hulle net bevestig het wat hul harte reeds geweet het. Helena se fisiese rehabilitasie het teen 'n konstante tempo voortgegaan. Sy kon nou verskeie opeenvolgende stappe met minimale ondersteuning neem, en haar spraak, alhoewel nog gekenmerk deur af- en toehuiwering, het elke week vloeiender geword. Die kunstterapiesessies het ontwikkel tot formele skilderlesse, met 'n besoekende professor wat gespesialiseer het in ekspresionistiese tegnieke. Eendagmiddag, terwyl Helena in die ateljee aan 'n nuwe komposisie gewerk het Gustav 'n belangrike oproep van advokaat Alex ontvang. Ons het dit reg gekry, het die prokureur sonder omhaal aangekondig. Die regter het al ons bewyse aanvaar en federale ingryping by die instituut gelas. Die eksperimentele prosedures is opgeskort en 5 dokters se registrasies is tydelik ingetrek terwyl die ondersoek voortduur. Gustav het 'n golf van teenstrydige emosies gevoel, verligting, tevredenheid, maar ook 'n diep moegheid van die lang stryd. En die ander kinders, die families, hulle word gekontak vir volledige evaluasies en, waar nodig, vergoeding. Belangriker nog, die Suid-Afrikaanse Mediese Raad het nuwe protokolle vir ingeligte toestemming vir eksperimentele behandelings by kinders uitgereik. Hulle noem dit informeel die Helena-protokol. Die nuus moes met almal gedeel word, veral met Helena self.
Gustav het die familie in die sitkamer bymekaar gemaak, 'n ruimte wat die afgelope maande heeltemal herontwerp is, wat die koue en formele dekor vervang het met verwelkomende omgewings, met Helena se skilderye wat prominent aan die mure vertoon is. Ons het gewen, het hy eenvoudig aangekondig en die besonderhede verduidelik in terme wat die kinders kon verstaan. Helena het aandagtig geluister, sittende in haar rolstoel, wat sy nou net vir langer afstande of wanneer sy moeg was, gebruik het. Toe Gustav die Helena-protokol genoem het haar oë vol trane geword. Sal ons ander help, het sy gevra, haar stem versmoor van emosie. Ja, prinses, het Gustav bevestig. Baie ander kinders sal beskerm word as gevolg van jou moed. Reino, altyd entoesiasties, het dadelik 'n viering voorgestel. Ons het 'n partytjie nodig. Met koek en ballonne en musiek. En meer, het Luise ingegryp, terwyl sy 'n betekenisvolle blik met Gustav uitgeruil het. Ons dink dit is die perfekte tyd om nog 'n belangrike nuus met julle te deel. Die kinders het afwagtend gekyk, terwyl Gustav Luise genader het en haar hand geneem het. Luise en ek het besluit om ons verhouding te formaliseer, het hy aangekondig, 'n sagte glimlag het sy voorheen ernstige gesig verlig. Ons gaan trou. Reino het in 'n juigkreet uitgebars, springend en skreeuend van vreugde. Helena, alhoewel fisies meer ingetoe, het geluk uitgestraal, haar blou oë het intens geskitter. Dit was tyd, het sy met haar perfekte komiese tydsberekening verklaar, wat lag by almal ontlok het. Die nuus van die troue het vinnig deur die intieme kring van die familie versprei. Mevrou Karen, wat die hele transformasie van die begin af aanskou het, kon haar trane van vreugde nie keer nie terwyl sy met die voorbereidings gehelp het. Marcus, wat 'n hegte vriend geword het die uitnodiging om strooijonker te wees, gereedelik aanvaar. Die seremonie is beplan om intiem en betekenisvol te wees, gehou in die herehuis se eie tuin. Helena, vasberade om aktief deel te neem, het vir haarself 'n ambisieuse doelwit gestel, om alleen ten minste 'n deel van die pad na die geïmproviseerde altaar te loop, waar sy as bruidsmeisie saam met Reino sou wees. In die weke voor die troue was haar vasberadenheid tasbaar. Sy het haar fisioterapie sessies verdubbel, elke dag met Reino in die tuin geoefen, dikwels tot die skemer. Dink jy nie sy oefen te hard nie, het Gustav bekommerd gevra, na 'n besonder uitputtende sessie. Helena, uitasem maar met oë wat van vasberadenheid geskitter het eenvoudig geantwoord, dit is die moeite werd. Die aand voor die groot dag het 'n emosionele private seremonie in Gustav se kantoor plaasgevind. Met slegs die onmiddellike familie en advokaat Alex teenwoordig, is die amptelike dokumente onderteken wat die kruisaannemingsproses voltooi het. Helena het wettiglik ook Luise se dogter geword, terwyl Reino amptelik die van Zyl ontvang het. Nou is ons regtig 'n familie, het Reino verklaar, terwyl hy verwonderd na sy nuwe sertifikaat gekyk het. Altyd was ons, het Helena saggies gekorrigeer. Papier bevestig net. Die troudag het aangebreek met 'n perfek blou lig, Helena blou, soos Reino daardie spesifieke skakering begin noem het. Die tuin was omskep met inheemse Suid-Afrikaanse blommerangskikkings en delikate wit linte wat die pad na die versierde gazebo gemerk het, waar die seremonie sou plaasvind. In Helena se kamers het 'n klein span gehelp met die voorbereidings. Sy het 'n ligblou rok met wit detail gekies en haar bruin lokke was versier met klein natuurlike blomme. Is jy senuweeagtig, het die fisioterapeut gevra, terwyl sy die loopraam wat spesiaal vir die geleentheid versier is, verstel het. Helena het haar kop geskud. Gereed, het sy eenvoudig gesê. Toe die musiek begin, 'n sagte melodie gespeel deur 'n strykwartet, het al die gaste posisie ingeneem. Gustav, elegant in sy grys pak, het in die gazebo gewag saam met die seremoniebeampte en Marcus. Reino, trots geklee as blommeseun, het eerste ingekom en die ringe gedra. Toe was dit Helena se beurt. Die gaste het kollektief hul asem ingehou toe sy by die ingang van die blommepad verskyn, staande, die versierde loopraam voor haar geplaas. Met sigbare vasberadenheid in elke lyn van haar gesig, het sy begin vorentoe beweeg. 1 stap. Toe nog 1. Elke beweging was 'n bewys van wilskrag, elke sentimeter 'n oorwinning oor jare van gedwonge onbeweeglikheid. Halfpad, soos beplan, het Reino teruggekeer om addisionele ondersteuning te bied. Maar Helena, met 'n klein gebaar, het geweier. Alleen, het sy gemompel, net vir haar broer om te hoor. Ek kan. En sy het dit gedoen. Stap vir stap, stadig maar met groeiende fermheid, het Helena die hele pad na die gazebo gestap. Toe sy uiteindelik haar pa bereik het, was daar nie 'n enkele droë oog onder die aanwesiges nie.
Gustav het geleen en haar met oorweldigende emosie omhels. Jy is 'n wonderwerk, prinses, het hy in haar oor gefluister. Nie wonderwerk nie, het sy saggies gekorrigeer. Net vasberade. Luise se binnekoms, stralend in 'n eenvoudige, maar elegante ivoorkleurige rok, het die perfekte prentjie voltooi. Die seremonie was kort, maar diepgaande betekenisvol, met geloftes wat die buitengewone reis erken het wat hulle daarheen gebring het, nie net as 'n paartjie nie, maar as 'n familie herbou uit die as van verliese en pyn. Tydens die daaropvolgende ontvangs het Helena almal verras met 'n onverwagte aankondiging. Met die hulp van Reino het sy op die klein verhoog geklim waar die musikante gespeel het. Ek wil nuus deel, het sy gesê, haar stem fermer as ooit, versterk deur die mikrofoon. Ek is genooi om te praat by nasionale geleentheid. Voor die verbaasde blikke het sy voortgegaan en verduidelik dat 'n belangrike konferensie oor pasiënteregte haar deelname as hoofspreker aangevra het om haar storie te deel en veranderinge in die gesondheidstelsel te inspireer. En ek sal loop op die verhoog, het sy afgesluit, vasberadenheid het in haar blou oë geskitter. Soos vandag. Die toejuiging wat gevolg het, was oorverdowend. Reino, altyd haar grootste aanmoediger, het sy arms in viering opgelig. Sy gaan dit rok. Almal gaan stomgeslaan wees. Weke later was die groot auditorium van die Kaapstad Internasionale Konferensiesentrum stampvol vir die geleentheid 'n nuwe paradigmas in geïmmuniseerde sorg. In die eerste ry het Gustav, Luise en Reino angstig gewag, terwyl Helena agter die skerms diep asem gehaal het, besig om haarself voor te berei vir die belangrikste oomblik van haar openbare lewe. Toe haar naam aangekondig is, het sy uit die koulisse verskyn met 'n elegante koningsblou uitrusting. 'n Assistent het diskreet haar arm vasgehou, maar die loopraam was agtergelaat. Met stadige maar vasberade tree het Helena van Zyl du Plessis die aangepaste podium genader. My storie begin met stilte, het sy begin, elke woord noukeurig geartikuleer. 10 jaar gevange. In my eie liggaam. Die auditorium het in eerbiedige stilte geluister terwyl sy haar reis vertel het, die misbruikbehandelings, die isolasie, die geleidelike ontwaking danksy 'n seun wat haar as 'n persoon gesien het, nie as 'n pasiënt nie, en die transformasie nie net van haar liggaam nie, maar van 'n hele familie en nou van 'n hele stelsel. Elke kind verdien om gesien te word, het sy beklemtoon, haar stem het sterker geword na mate sy in haar toespraak gevorder het. Nie net behandel. Dokters moet mense sien, nie net simptome nie. By die afsluiting het sy die amptelike aankondiging gemaak, Helena Instituut open deure volgende maand. Plek waar kinders eers kinders sal wees dan pasiënte. Toe op die hoogtepunt van die aanbieding, het sy van die podium wegbeweeg en, met 'n blik na die eerste ry waar Reino bemoedigende duime opgesteek het, 3 heeltemal onafhanklike stappe geneem, sonder enige ondersteuning. Die gehoor het in applous uitgebars. Kameras het die historiese oomblik vasgevang. Maar vir Helena was die ware oorwinning nie in die fisiese stappe nie, maar in die pad wat hulle as familie afgelê het, van die skaduwees van wanhoop na die lig van hoop, van gedwonge stilte na die kragtige stem wat nou ander inspireer. Toe die familie daardie aand na die herhuis teruggekeer het, nou werklike tuiste, nie meer 'n mediese gevangenis nie, het Helena gevra om na die ateljee te gaan. Daar voor 'n leedoek, het sy lank nagedink voordat sy 'n kwas opgetel het. Wat gaan jy skilder, het Reino gevra, altyd nuuskierig. Helena het geglimlag, 'n volle en stralende glimlag wat elke sentimeter van haar wese verlig het. Toekoms, het sy eenvoudig geantwoord. Ons toekoms. Met die fermer hand wat sy nog ooit gehad het sy verf op die doek begin aanwend. Maar hierdie keer, benewens die kenmerkende blou, het sy nuwe kleure bygevoeg, lewendige groen, sonnige geel, polsende rooi van lewe. Reino, Gustav en Luise het in eerbiedige stilte die geboorte van daardie nuwe artistieke uitdrukking dopgehou, so transformerend soos die reis wat hulle saam afgelê het. Op die doek het geleidelik die beeld van 4 figure hand aan hand verskyn, wat langs 'n blommepad geloop het, onder 'n oorwegend blou lig, maar nou verryk met al die kleure van die reënboog. Presies soos die lewe wat hulle gebou het, onvolmaak, uitdagend, maar oneindig ryker en kleurvoller as wat hulle ooit gedroom het moontlik te wees. Einde van die verhaal.